'n vrou aanvaar 'n droomwerk in die herehuis van 'n miljoenêr egpaar, oortuig dat sy haar finansiële redding gevind het. Maar alles verander toe sy na die solder opgaan en haar werkgewer se seun in die skemerte vasgeketting vind. Die skok maak plek vir vrees en die vrees vir twyfel, toe sy ontdek dat niks daar is soos dit lyk nie. Want die waarheid agter daardie ketting openbaar nie wreedheid nie, dit openbaar die soort liefde wat die een wat dit voel, vernietig. Die oggendson het die vensters van die Rodepoort Stadshospitaal aan die westelike buitewyke van Johannesburg skaam verlig terwyl Irene Olivier, 42 jaar oud, haar ma, Tannie Susan, se hand styf vasgehou het. Die diep kringe onder die dogter se oë het getuig van slegte nagte se slaap en die groeiende bekommernis oor die behandeling wat elke dag duurder geword het. Ma gaan gesond word. Ek sal 'n plan maak, het Irene gefluister en die knop in haar keel afgesluk toe sy die medisyne wat die staatshospitaal nie kon voorsien nie, op die voorskrif sien. Die weeklikse koste was amper gelykstaande aan wat sy met los skoonmaakwerkies in die omgewing verdien het. Daardie Dinsdagoggend, nadat sy Tannie Susan in die sorg van haar jonger suster gelaat het Irene na die middestad gery. Die stampvol bus en die hitte van November het die reis nog meer uitputtend gemaak. In haar handsak, verweer deur die jare, het sy koerantytknipsels met werkadvertensies en 'n klein notaboekie gedra waarin sy die adresse van agentskappe neergeskryf het. By die derde agentskap van die dag, naby Rifoniaweg, het die ontvangsdame skaars opgekyk om haar te help. Irene was al gewoond aan die behandeling, maar kon dit nie bekostig om moed op te gee nie. Ons het 'n pos vir 'n skoonmaker in Sandton, maar die werk begin môre, het die vrou ongeër gesê. Dis vir 'n familieveeluisend. Hulle betaal goed, maar het al deur 3 werkers in 2 maande gegaan. Irene het 'n koue gevoel in haar maag gekry. Sandton was ver, dit sou beteken om nog vroeër op te staan, meer vervoer te neem. Maar die bedrag wat die ontvangsdame genoem het haar oë laat rek, dit was meer as dubbel wat sy met los skoonmaakwerkies kon bymekaar maak. Ek aanvaar, het sy sonder aarseling geantwoord. Wat is die adres? Die volgende dag, na 'n reis van byna 2 uur, het Irene by die Sonnekring landgoed, een van die mees eksklusiewe landgoedere in Sandton, aangekom. By die hekwag moes sy haar dokumente agterlaat en is sy deur 'n sekuriteitswag vergesel na huis nommer 227, 'n herrehuis van 3 verdiepings met onberispelik versorgde tuine. Toe sy voor die indrukwekkende hek staan, het sy klein en uit haar plek gevoel. Haar eenvoudige uniform het gekontrasteer met die grootsheid van die plek. Sy het diep asem gehaal, haar hare, wat in 'n lae bolla vasgemaak was, reggeskuif en die interkom gedruk. Goeiemôre, ek is Irene Olivier, die nuwe skoonmaker. Na 'n paar sekondes se stilte het 'n elektroniese klik die hek oopgemaak. Irene het deur die tuin gestap en die beeldhouwerke en die glinsterende swembad, wat die blou oggendhemel weerkaats het, waargeneem. Die hoofdeur het oopgegaan nog voordat sy die deurklokkie kon lui. Kom binne, het 'n lang vrou van ongeveer 50 jaar gesê, met perfek gekleurde bruin hare en klere wat haar hoë welvaart verraai het. Ten spyte van haar onberispelike voorkoms, was daar iets in haar oë, moegheid en hartseer wat die diergremering nie kon wegsteek nie. Ek is Mariana de Villiers. My man, August, is op 'n sakereis. Irene het Mariana deur die binnekant van die herrehuis gevolg en probeer om nie haar verbasing oor die weelde om haar te wys nie. Ontwerpermeubels, oorspronklike kunswerke, 'n kombuis wat gelyk het asof dit uit 'n dekortydskrif gekom het. Die vrou het die reëls van die huis met 'n monotone stem verduidelik, asof sy 'n gememoriseerde teks voorgedra het. Die tweede verdieping het 4 en syte slaapkamers, almal moet daagliks skoongemaak word. My man se studeerkamer is beperkte toegang, jy gaan net in as hy teenwoordig is. Die derde verdieping het. Sy het 'n byna onmerkbare pouse geneem, word opgeknap. Dit is nie nodig om daarheen te gaan nie. Irene het geknik en elke instruksie gememoriseer terwyl sy Mariana se uitdrukking diskreet ontleed het. Daar was iets vreemds aan haar gedrag, 'n konstante spanning, asof sy altyd op haar hoede was. Daar is nog een ding, het Mariana bygevoeg en 'n sleutelhouer met verskeie sleutels, gemerk met gekleurde etikette, oorhandig. Jy moet altyd voor 7 uur saans vertrek. Sonder uitsonderings. In die dae wat gevolg het Irene 'n roetine gevestig. Sy het die huis nog in die vroeë oggendure verlaat, 2 busse na Sandton geneem en stiptelik om 7 uur die oggend by die De Villiers herrehuis aangekom. Mariana was gewoonlik reeds uit vir afsprake en het boodskappe met spesifieke instruksies gelos oor wat daardie dag gedoen moes word.
Die werk was uitputtend, maar die betaling het dit die moeite werd gemaak. Na net 1 week kon Irene die ontbrekende medisyne vir haar ma koop en selfs 'n versorger hier om bedags by Tannie Susan te bly. Dit was op die 6de dag dat Irene iets opgemerk het wat sy nog nie voorheen raak gesien het nie. Terwyl sy die gang op die 2de verdieping skoongemaak het, het sy 'n byna onhoorbare geluid van bo gehoor. Sy het stilgestaan en haar ore gespits. Dit het geklink soos die kraak van 'n stoel, gevolg deur die geluid van voetstappe. Dit moet my verbeelding wees, het sy vir haarself gemompel en probeer om die ongemaklike gevoel wat posgevat het, weg te stoot. Mariana het gesê die 3de verdieping word opgeknap en niemand werk daar nie. Maar gedurende al daardie dae het sy geen werkers gesien, geen bougeluide gehoor, geen aflewering van boumateriaal opgemerk nie. Daardie aand, toe sy by die huis kom, kon Irene nie ophou dink aan die geluide wat sy gehoor het nie. Haar gedagtes het teorieë geskep, sommige absurd, ander onrusbarend. Miskien was dit net die ou huis wat sy kenmerkende geluide maak. Of miskien. Hou op daarmee, het sy haarself tereggewys terwyl sy 'n koppie tee vir haar ma gemaak het. Jy het hierdie werk nodig. Die volgende dag het Irene vasbeslote aangekom om net op haar take te fokus. Tot haar verbasing het sy Auguste Villiers in die kombuis aangetref waar hy koffie gedrink het. Dit was die eerste keer dat sy hom persoonlik gesien het, alhoewel Mariana genoem het dat hy van sy reis sou terugkeer. Lank, met 'n elegante postuur en grys hare by sy slape wat hom 'n gesiene voorkoms gegee het, het August die gelaatstrekke gehad van iemand wat lanklaas goed geslaap het. Goeiemôre, het hy met geforseerde beleefdheid gegroet. Jy moet Irene wees. Mariana het goed van jou werk gepraat. Dankie, meneer. Ek doen my bes. August het geknik, die laaste sluk koffie geneem en opgestaan om te vertrek. Voordat hy die kombuis verlaat het, het hy na haar gedraai met 'n uitdrukking wat Irene nie kon ontsyfer nie. Mariana het gevra dat jy vandag al die syte skoonmaak. Sy moes vroeg vertrek vir 'n doktersafspraak. Irene het die oggend spandeer om elkeen van die sytes noukeurig skoon te maak. 3 van hulle het gelyk asof dit selde gebruik word, met perfek opgemaakte beddens en geen persoonlike besittings sigbaar nie. Slegs die hoofsyte het duidelike tekens van bewoning getoon, met klere in die kas en toiletware in die badkamer. Terwyl sy die handdoeke in die hoofsyte se badkamer vervang het, het Irene 'n deur opgemerk wat nie by die gesofistikeerde dekor van die res van die huis gepas het nie. Dit was 'n eenvoudige houtdeur met 'n ou slot. Nuuskierig het sy probeer om dit oop te maak, maar dit was gesluit. Nadat sy die skoonmaak van die 2de verdieping voltooi het, het Irene ondertoe gegaan om haar middagete in die personeelkombuis voor te berei. Dit was toe dat sy 'n koevert op die tafel opgemerk het, met haar naam voorop geskryf. Binne was 'n handgeskrewe nota met elegante handskrif. Irene, ek het nodig dat jy vandag die solder skoonmaak. Gebruik slegs die lantern wat in die kas met skoonmaakmiddels is, aangesien die elektrisiteit daarbo nie werk nie. Die goue sleutel op jou sleutelhouer maak die deur aan die einde van die gang op die 3de verdieping oop. Wees asseblief diskreet en moenie met enige iemand oor hierdie taak praat nie. Daar sal 'n bonus in jou betaling wees. Mariana. Met die nota in haar hand het Irene 'n rilling langs haar ruggraat gevoel. Uiteindelik sou sy toegang tot die geheimsinnige 3de verdieping hê. 'n Deel van haar wou die versoek ignoreer, sê dat sy nie tyd gehad het nie, 'n verskoning uitdink. Maar die vermelding van 'n bonus het haar gedagtes teruggebring na haar ma se medisyne, na die opgehoopte rekeninge. Na middagete het Irene die aangeduide lantern geneem en die trappe na die 3de verdieping geklim. Die gang was smal met ou verbleikte muurpapier, heeltemal anders as die res van die onberispelik versierde huis. Aan die einde van die gang het sy die deur gevind wat in die nota genoem is. Met bewende hande het sy die goue sleutel in die slot gesteek. Die meganisme het met moeite gedraai, asof dit lanklaas gebruik is. Toe die deur uiteindelik oopgaan, het Irene die lantern aangesteek en 'n tree die vertrek binne gegee. Wat sy volgende gesien het, sou vir altyd in haar geheue ingebrand bly. Die solder was 'n groot ruimte met 'n skynsdak en 'n enkele ronde venster bedek met 'n swaar gordyn wat byna al die buitelug geblokkeer het. Die flou lig van die lantern het 'n omgewing onthul wat soos 'n tydelike slaapkamer gelyk het, 'n eenvoudige bed, 'n laaikas, 'n stoel en, langs die venster, 'n skryftafel met opgestapelde boeke en notaboeke. Maar wat Irene se hart amper laat gaan staan het, was die figuur wat op die rand van die bed gesit het.
'n jong man van ongeveer 17 jaar, uiters maar, met 'n vel so bleek asof hy lanklaas die son gesien het. Sy enkels was vasgemaak met opgestopte bande wat aan die bedraam geheg was, wat hom toegelaat het om slegs binne 'n beperkte radius te beweeg. Die seun het opgekyk toe die lig van die lantern sy gesig verlig. Sy oë, diepbruin, het leeg en leweloos gelyk. Hy het geen verbasing, vrees of enige ander emosie getoon toe hy Irene sien nie. Hy het haar net dopgehou, asof sy net nog 'n voorwerp in daardie onderdrukkende omgewing was. Irene het gevoel hoe die bloed in haar are verkleim. Haar eerste instink was om te hardloop, te skree, die polisie te bel. Maar iets in die leë uitdrukking van die jong man het haar verlam. Hy het nie dreigend gelyk nie, hy het gebroke gelyk. "Hallo," het sy gemompel, haar stem wat onbeheerst gebewe het. Die jong man het nie geantwoord nie en het aangehou om haar met daardie afwesige uitdrukking aan te staar. Stadig terugtrekkend het Irene die solder verlaat en die deur toegemaak, die sleutel in die slot met bewende vingers gedraai. Sy het die trappe afgehardloop, amper gestruikel, haar hart wat so hard geklop het dat dit gelyk het of dit uit haar bors wou spring. In die kombuis het sy teen die wasbak geleun, met moeite asem gehaal terwyl sy probeer verwerk het wat sy pas gesien het. 'n Tiener vasgevang, weggesteek in die solder van die heerhuis. Watter soort mense was die De Villiers egpaar? Ontvoering? Mishandeling? Haar gedagtes het gewoel met moontlikhede, elkeen meer verskriklik as die vorige. Irene kon daardie dag nie haar take voltooi nie. Haar hande het so gebewe dat sy 'n porseleinvaas omgestamp het terwyl sy probeer het om die stof van die voorwerpe in die sitkamer af te vee. Die skerwe wat oor die vloer gestrooi was soos fragmente van haar gemoedsrus, nou verbrysel deur die ontdekking in die solder. Toe die horlosie 6:30 die aand wys, het sy haar gehaas om te vertrek en net afstand van daardie heerhuis en die donker geheim wat dit bewaar het, begeer. By die bushalte het haar selfoon gelei. Dit was Mariana. "Irene, het jy die solder skoongemaak soos ek gevra het?" Die werkgewer se stem het gespanne, amper koorsagtig geklink. "Ja, mevrou," het sy outomaties geantwoord, terwyl haar gedagtes geskree het om af te lei om te hardloop. 'n hoorbare sug het van die ander kant van die lyn gekom. "Ek het nodig dat jy môre vroeër kom." "Om 6:00. Ons het iets belangriks om te bespreek." Voordat sy kon antwoord, het Mariana afgelei. Irene het verlam gestaan, die selfoon steeds teen haar oor, terwyl die bus wat haar huis toe sou neem, verbygery het sonder dat sy 'n teken gegee het. Die nag was 'n foltering. Terwyl sy langs haar maag gelê het wat onder die invloed van medikasie geslaap het, het Irene na die aftopplafon van haar klein woonstel gestaar en haar opsies in haar gedagtes oorweeg. Sy kon die egpaar aan die polisie rapporteer, maar wat as sy die situasie verkeerd vertolk het? Dit sou haar woord teen die van 2 invloedryke mense wees. Sy kon eenvoudig nie teruggaan nie, maar wat van die geld vir haar ma se behandeling? Elke alternatief het na 'n doodloopstraat gelyk. Toe die wekker om 4:00 die oggend afgaan, was Irene reeds wakker. Sy het haarself meganies voorberei, kos vir Tannie Susan gereed gemaak en vertrek om te konfronteer wat ook al op haar gewag het. Toe sy by die heerhuis aankom, nog in die flou lig van die dageraad, het sy Mariana by die deur aangetref. Die vrou was sigbaar afgetakel met geswelde oë van iemand wat die nag deurgehuil het. "Kom binne," het sy gesê, haar stem neus. Augustus in die sitkamer. Irene het Mariana na die hoofsitkamer gevolg, waar Auguste Villiers in 'n leunstoel gesit het, kop na onder, hande saamgevou soos in gebed. Toe hy opkyk, het Irene dieselfde leegheid gesien wat sy in die oë van die jong man in die solder opgemerk het. "Sit asseblief," het hy gevra en na die bank voor hom gewys. "Ons weet jy het ons Gabriel gesien." Gabriel. Die jong man het 'n naam gehad. Op een of ander manier het dit alles nog werkliker, nog pynliker gemaak. Irene het styf op die punt van die bank gaan sit, gereed om op te staan en te hardloop indien nodig. "Voordat jy gevolgtrekkings maak, het August voortgegaan, sy stem gebroke, "wil ons graag hê jy moet alles weet. Daarna besluit jy wat om te doen." Mariana het langs haar man gaan sit en sy hand styf vasgehou. Dit was sy wat die storie begin vertel het. "Gabriel is ons enigste kind. Van kleins af was hy 'n briljante, sensitiewe kind vol lewe. Op 15 het hy begin verander. Aanvanklik het ons gedink dit is net adolessensie, jy weet. Daardie moeilike fase waardeur almal gaan." August het voortgegaan, sy stem laag, amper 'n fluistering.
Maar ons het gou besef dit is iets ernstiger. Hy het begin om stemme te hoor, hallusinasies te hê, gewelddadige episodes te beleef. Een dag was hy goed, die volgende onherkenbaar. Ons het hom na elke spesialis geneem wat jy jou kan voorstel. Mariana het skielik opgestaan, na 'n boekrak gegaan en met 'n kartontoos teruggekom. Sy het dit oopgemaak en dokumente begin uithaal, een na die ander, en dit op die koffietafel uitgesprei. Hier is al die diagnoses. Paranoïese skizofrenie, ernstige dissosiasie, bipolêre verstoring met psigotiese kenmerke. Elke dokter het iets anders gesê, maar almal het saamgestem dat dit ernstig is. Baie ernstig. Irene het na die papiere gekyk en stempels van bekende hospitale, internasionale klinieke, voorskrifte met name van medisyne wat sy nooit sou kon uitspreek nie, herken. Vir 2 jaar het August voortgegaan, het ons al die konvensionele behandelings probeer. Opnames, medikasie, terapie. Ons het fortuine spandeer op gespesialiseerde klinieke, beide hier en in die buiteland. Niks het verlang gewerk nie. Mariana het 'n fotoalbum onder in die boks uitgehaal. Sy het vir Irene beelde van 'n ander Gabriel gewys, 'n glimlaggende tiener met blink oë wat tennis speel, gitaar speel, sy ouers op paradijslike strande omhels. Die kontras met die bleek, apatiese jong man in die solder was verwoestend. 6 maande gelede het Mariana diep asem gehaal, asof elke woord 'n geweldige inspanning gekos het. Tydens 'n besonder gewelddadige episode het Gabriel probeer om sy eie lewe te neem. Dit was die 4de poging, maar hierdie keer het hy amper daarin geslaag. Die trane het nou vrylik oor Mariana se gesig geloop. August het sy arm om sy vrou se skouers gesit en haar nader getrek. Die psigiatriese hospitale het geweier om hom onbepaald te hou. Die gespesialiseerde klinieke het fortuine gevra, maar kon nie totale veiligheid waarborg nie. Hy het reeds uit 2 instansies ontsnap tydens psigotiese episodes en homself op straat in gevaar gestel. Irene het 'n knop in haar keel gevoel. Die beeld wat sy van hierdie familie gevorm het begin verander. Julle hou hom daarbo gevange, het sy uiteindelik daarin geslaag om te vra, haar stem byna onhoorbaar. Nie gevange nie, het August haar reggehelp en oor sy moe gesig gevryf. Beskerm. Die bande om sy enkels is net om te verhoed dat hy homself tydens episode seermaak. 'n Privaat dokter, Ter Hendrik, kom weekliks om die medikasie aan te pas en sy fisiese toestand na te gaan. Hoekom vir niemand vertel nie? Hoekom dit wegsteek? Mariana het haar trane met die rug van haar hand afgevee en haar diergremering gesmeer. Omdat ons gevrees het dat die owerhede hom sou wegneem, dat hulle hom in 'n swak openbare instansie sou plaas, of erger, dat hulle hom sonder behoorlike sorg sou laat. Jy ken die openbare geestesgesondheidstelsel in ons land. Dis onmenslik. Irene het dit geken. Haar eie ouer suster, Marike, het jare lank teen depressie geveg. Sy het die eindelose toue onthou om 'n afspraak te kry, die medisyne wat dikwels nie beskikbaar was nie, die oorwerkte professionele persone wat skaars tyd gehad het om na pasiënte te luister. Hoekom wys julle my dit? Hoekom vertel julle my, het sy gevra, steeds besig om alles te probeer verwerk. August en Mariana het 'n lang blik uitgeruil, asof hulle stilswygend gekommunikeer het. Omdat ons op ons uiterste is, het August uiteindelik erken. Ons weet nie meer wat om te doen nie. Ons is geïsoleer, uitgeput, desperaat. En jy was die eerste persoon wat betroubaar gelyk het. Mariana het geknik. Ons het gesien hoe jy ons huis behandel, hoe jy met respek oor jou ma praat, hoe hard jy werk. Ons het iemand nodig gehad wat ons kon help, nie ons oordeel nie. Help hoe? Gabriel het geselskap nodig, stimulasie. Ons probeer, maar dit is pynlik om hom so te sien, dag na dag. Ons het besef hoe langer hy geïsoleer is, hoe slegter word hy. Ons het iemand nodig wat by hom kan wees wanneer ons nie kan nie, wat vir hom kan lees, met hom kan praat, al antwoord hy nie. Irene het die gewig van daardie versoek gevoel. Dit was nie net oor die skoonmaak van 'n solder nie, dit was oor die betreding van 'n wêreld van lyding wat nie hare was nie. As jy besluit om ons aan te gee, het August met 'n gelate stem gesê, sal ons verstaan. Ons vra net dat jy ons 'n paar dae gee om 'n alternatief vir Gabriel te vind. Ons wil nie hê hy moet nog meer ly nie. Mariana het 'n koevert uit die boks geneem en dit aan Irene gegee. Hier is die maand se betaling plus die bonus wat ek beloof het. As jy nou wil weggaan, is jy vry om dit te doen. Ons sal jou nie keer nie. Irene het na die koevert in haar hande gekyk.
Dit het die moontlikheid verteenwoordig om haar ma se behandeling voort te sit om finansiële stabiliteit te hê. Maar nou was daar meer op die spel as net geld. Ek het tyd nodig om te dink, het sy uiteindelik gesê. Natuurlik, het August geantwoord. Neem die dag af. Kom môre terug as jy besluit om by ons aan te hou. Op pad huis toe het Irene probeer om haar gedagtes te orden. Die De Villiers-egpaar se storie het eg gelyk, die pyn in hul oë was werklik, die dokumente het autentiek gelyk, die desperaatheid was tasbaar. Maar om jou eie seun geïsoleer te hou, aan 'n bed vasgemaak. Dit was moeilik om te regverdig, ongeag die bedoeling. Toe sy by die huis kom, het sy tannie Susan op die klein balkon van die woonstel aangetref, besig om son te vang soos die dokter aanbeveel het. Jy's vroeg terug, my kind, het die ou dame opgemerk met 'n flou glimlag. Die siekte het haar lewenskragtigheid verteer, maar nie haar oplettende gees nie. Het iets gebeur? Irene het langs haar ma gaan sit en probeer besluit hoeveel sy kon deel. Dis ingewikkeld, maar ek het iets by die werk ontdek wat my verward gelaat het. Watter soort ding? 'n Situasie waar mense iets doen wat verkeerd lyk, maar om redes wat hulle glo reg is. Tannie Susan het vir 'n oomblik stil gebly, haar wyse oë wat haar dogter se gesig bestudeer. Onthou jy jou oom Stefan? Jou pa se broer? Irene het geknik. Stefan was 'n vriendelike man wat altyd lekkers gebring het wanneer hy gekuier het. Maar hy het verdwyn toe sy 'n tiener was en die onderwerp is selde genoem. Hy het skizofrenie gehad, het tannie Susan onthul. Destyds het ons nie daardie mooi naam vir die siekte gehad nie. Hulle het gesê hy het kopprobleme. Jou pa en ek het probeer om na hom om te sien nadat jou ouma oorlede is, maar dit was moeilik. Irene se oë het groot geword, verbaas oor die onthulling. Wat het met hom gebeur? Eendag tydens 'n episode het hy die huis verlaat sonder dat ons dit agtergekom het. Hy is 3 dae later gevind, uitgedroog, beseer. Hy was nooit weer dieselfde nie. Die stelsel het hom ingesluk, my kind. Hy was in verskriklike instansies, het onmenslike behandelings deurgemaak. Toe ons hom uiteindelik kon terugbring huis toe, was hy net 'n skaduwee van die man wat ons geken het. Tannie Susan se woorde het pynlik die bekommernisse van August en Mariana weerspieël. Ek sê nie ek weet wat reg of verkeerd is in jou situasie nie, het die ou dame voortgegaan en haar dogter se hand vasgehou. Net dat wat vir sommige na sorg lyk, vir ander na wreedheid kan lyk. En die amptelike pad is nie altyd die beste een nie. Daardie nag kon Irene nie slaap nie. Sy het in die bed rondgerol en gedink aan die jong Gabriel, aan die leë oë wat sonder woorde om hulp gelyk het. Sy het aan haar werkgewers gedink, aan die duidelike desperaatheid in hul stemme, die uitputting op hul gesigte. En sy het aan die oom gedink wat sy nooit regtig geken het nie, vernietig deur 'n stelsel wat hom moes beskerm het. Toe die son opkom, was haar besluit geneem. Sy sou terugkeer na die Herehuis, nie om aan te gee of te veroordeel nie, maar om beter te verstaan. Om te sien of daar 'n manier was om nie net Gabriel te help nie, maar daardie hele gebroke familie wat deur siekte en isolasie versplinter is. Sy het kort na 7 uur die oggend by die De Villiers Herhuis aangekom. Mariana het die deur oopgemaak, haar gesig geteken deur die spanning van die wag. Jy het teruggekom, het sy gesê met 'n mengsel van verligting en vrees. Ek het teruggekom, het Irene bevestig. Ek wil die situasie beter leer ken voordat ek oordeel. En, indien moontlik, wil ek met die dokter praat wat na Gabriel omsien. Die verligting op Mariana se gesig was amper pynlik om te aanskou. Der Hendrik kom vanmiddag. Ek sal hom laat weet dat jy teenwoordig sal wees. Daardie oggend het teen 'n ander pas vir Irene verloop. Haar huishoudelike take het dieselfde gebly, maar nou het elke hoek van die Herehuis 'n nuwe perspektief geopenbaar. Die leë ruimtes, die afwesigheid van onlangse foto's, dieselfde gebruikte vertrekke, alles het die storie vertel van 'n gesin wat hulself onttrek het, soos 'n gewonde dier wat wegkruip om sy wonde te lek. Gedurende middagete, terwyl sy alleen in die personeelkombuis gesit het, het Irene voetstappe gehoor en opgekyk om August in die deur te sien staan, onseker. Mag ek by jou aansluit, het hy gevra en na die leë stoel oorkant haar gewys. Irene het geknik, verras deur die gebaar. In haar vorige ervarings as huishulp het werkgewers selde ruimtes met personeel gedeel. August het gaan sit en 'n leer op die tafel geplaas. Ek wou jou iets wys voor Der Hendrik se aankoms. Uit die leer het hy foto's, hospitaalrekeninge, mediese rekords gehaal.
Een vir een het hy die reis wat hulle die afgelope paar jaar onderneem het, verduidelik. Gabriel se eerste opname, op 15, na 'n episode waarin hy al die spieëls in die huis gebreek en homself ernstig gesny het. Die pogings met verskillende medikasies, sommige wat hom heeltemal apaties gelaat het, ander wat eenvoudig nie gewerk het nie. Die verblyf in psigiatriese klinieke in Suid-Afrika, daarna in die buiteland, Argentinië, die Verenigde State, Switserland. Dit was ons laaste uitweg, het August gesê en 'n foto van 'n luukse kliniek buite Zurich gewys. Dit het die ekwivalent van 'n gemiddelde woonstel in Johannesburg gekos. Per maand. Irene het elke stukkie inligting, elke beeld geabsorbeer en probeer om die omvang van daardie gesin se desperaatheid te verstaan. Hoekom het julle teruggekom? As daar behandeling was. August het vir 'n oomblik sy oë toegemaak, asof die herinnering te pynlik was om te herbesoek. In die 3de week het Gabriel so 'n gewelddadige episode gehad dat hy 'n ander pasiënt ernstig beseer het. Die kliniek het ons gevra om hom te verwyder en gesê hulle is nie toegerus vir sulke uiterste gevalle nie. Dit was natuurlik 'n leuen. Hulle het net hul reputasie as 'n rustige plek vir ryk mense met hanteerbare probleme beskerm. Hy het die dokumente stadig weggepak met die sorg van iemand wat broos oorblyfsels hanteer. Weet jy wat die pynlikste is, Irene? Om jou seun, daardie baba wat jy in jou arms gewieg het, daardie kind wat jy geleer het om fiets te ry, te sien verander in iemand wat jy nie herken nie. En om te weet dat, iewers binne daardie liggaam, jou seun steeds bestaan, vasgevang deur sy eie verstand. Irene het 'n knop in haar keel gevoel. Kan ek iets vra? Iets wat ek nie verstaan het nie. Natuurlik. Hoekom die solder? Hoekom nie een van die kamers op die 2de verdieping nie? August het diep gesug. Aanvanklik het Gabriel in sy normale kamer gebly. Maar tydens 'n episode het hy probeer om by die venster uit te spring. Dis hoekom ons die solder aangepas het, minder eksterne stimuli, geen maklike toegang tot vensters nie, meer beheerbaar. Dit is nie ideaal nie, ons weet dit. Dit is 'n oplossing wat uit desperaatheid gebore is. Die geluid van die deurklokkie het die gesprek onderbreek. August het opgestaan en die leer opgetel. Dit moet Der Hendrik wees. Kom ons gaan na die sitkamer. Der Hendrik Burger was nie wat Irene verwag het nie. In plaas van die bejaarde, autoritaire dokter wat sy haar voorgestel het, het sy 'n man van ongeveer 40 jaar oud aangetref, met krullerige grys hare by die slape, vriendelike oë agter 'n dienraambril. Hy was eenvoudig geklee, jeans, 'n formele hemp, skoene wat deur gebruik verslyt was. "So jy is Irene," het hy gesê en sy hand uitgesteek om te groet. "Marianne het my van jou vertel. Dis goed om iemand nuuts in die span te hê." "Ek weet nie of ek deel van die span is nie," het sy huiwerig geantwoord. "Ek probeer nog steeds die situasie verstaan." Die dokter het begrypend geglimlag. "Dis billik. Kom ons gesels nadat ek Gabriel ondersoek het." Gedurende die volgende uur het Irene in die sitkamer gebly terwyl Der Hendrik saam met die De Villiers egpaar boontoe gegaan het om Gabriel te evalueer. Sy het hierdie tyd gebruik om na te dink oor alles wat sy ontdek het. Sy het begin verstaan dat die situasie oneindig meer kompleks was as wat sy aanvanklik gedink het. Toe die dokter uiteindelik alleen afkom, het hy Irene steeds op dieselfde plek aangetref, verlore in gedagtes. Die De Villiers egpaar sal 'n rukkie daarbo bly, het hy verduidelik en in die leunstoel oorkant haar gaan sit. Hulle probeer om kontak met Gabriel te maak. Hulle slaag selde daarin, maar hulle gee nooit moed op nie. "Hoe gaan dit met hom?" het Irene gevra. "Stabiel. Nie beter nie, nie slegter nie. Fisies word hy goed versorg, gehidreer, gevoed, geen druksere of tekens van mishandeling nie. Geestelik bly hy diep ontkoppel van die werklikheid. Dokter, is wat hulle doen wettig?" Hendrik het sy bril afgehaal en oor sy moe oë gevryf. "Wettig? Beslis nie. Eties? Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord." Hy het sy bril teruggesit en direk na Irene gekyk. "Wat ek sien is 'n gesin wat al die konvensionele paaie probeer het en verwerp is deur 'n stelsel wat nie voorbereid is op gevalle soos Gabriel se nie. Ek het die leers gesien, die laaste paar maande gevolg. Glo my, hulle het probeer om alles reg te doen. Maar om jou eie seun gevange te hou. Die bande om sy enkels is vir beskerming, nie straf nie," het die dokter verduidelik. "Ek het Gabriel al tydens episodes gesien. Hy slaan sy kop teen die muur, probeer sy eie vel afskeer, byt homself tot hy bloei.
Die alternatiewe sou wees om hom permanent onder verdowing te hou of in 'n dwangbuis. Irene het gebewe by die beskrywing. Ek sê nie 'n oplossing is ideaal nie, het Hendrik voortgegaan. Dit is 'n reëling wat uit desperaatheid en uitputting gebore is. Maar ek kan jou verseker daar is geen boosheid hier nie, net ouers wat verskrik is oor die moontlikheid om hul seun aan selfmoord te verloor of aan 'n stelsel wat hom nog slegter sou behandel. En daar is geen ander opsies nie. Glad nie. Die dokter het gehuiwer asof hy sy woorde weeg. Daar is 'n paar eksperimentele programme, navorsing met nuwe behandelingsprotokolle. Maar daar is min met beperkte plekke, gewoonlik gekoppel aan universiteite. Ek het self probeer om Gabriel vir een van hierdie programme aan te beveel, maar die waglys is geweldig lank. En privaat hospitale. Hulle het geld. Die privaat psigiatriese hospitale in Suid-Afrika is meestal luukse hotelle vir stabiele pasiënte. Komplekse gevalle soos Gabriel se skrik hulle af, verteenwoordig risiko's. Niemand wil die verantwoordelikheid aanvaar nie. Hendrik het vorentoe geleun en sy stem laat sak. Weet jy wat die grootste probleem met ons geestesgesondheidstelsel is, Irene? Dis nie 'n gebrek aan hulpbronne nie, alhoewel dit ook waar is. Dis die gebrek aan strukturele deernis, die onvermoë om gevalle te hanteer wat buite die norm val, wat meer vereis as vooraf bepaalde protokolle. Daardie woorde het diep by Irene aanklank gevind en haar herinner aan haar eie stryd om behoorlike behandeling vir haar ma te kry. Wat dink jy moet nou gebeur, het sy gevra op soek na leiding. As jy die situasie aanmeld, sal Gabriel waarskynlik na 'n openbare instansie oorgeplaas word. Op papier lyk dit reg, in die praktyk het ek ernstige twyfel of hy beter sorg sou ontvang as wat hy hier kry. Hendrik het opgestaan en sy mediese sak opgetel. Ek gaan jou nie vertel wat jy moet doen nie, Irene. Daardie besluit moet van jou kom, gebaseer op jou eie waardes en oordeel. Ek vra net dat, wat ook al jou keuse is, jy Gabriel se welstand bo alles stel. Voordat hy vertrek het, het hy vir haar 'n kaartjie gegee. Dit is my persoonlike nommer. As jy besluit om te bly en te help, of as jy besluit om ander oplossings te soek, kan jy my enige tyd bel. Na die dokter se vertrek het Irene in die sitkamer gebly, die kaartjie tussen haar vingers, en gedink aan die implikasies van elke moontlike pad vorentoe. Die geluid van voetstappe op die trap het Mariana se terugkeer aangekondig. Alleen met haar gesig geteken deur onlangse trane. Augustus by Gabriel, het sy verduidelik en swaar op die bank gaan sit. Dit is die kosbaarste oomblikke van die dag vir hom, selfs al reageer Gabriel selde. 'n Swaar stilte het tussen die twee vroue ingetree, elkeen verlore in haar eie gedagtes. Kan ek Gabriel weer sien, het Irene uiteindelik gevra. Nie weggesteek nie, nie as 'n indringer nie. Ek wil hom regtig leer ken. Mariana het verras gelyk deur die versoek, maar het geknik. Natuurlik. Gaan ons nou? Om vrywillig na die solder op te gaan, was baie anders as die ervaring van die vorige dag. Hierdie keer was daar nie die element van verrassing of verskrikking nie. Daar was egter 'n swaarmoedigheid in Irene se hart, 'n mengsel van vrees en deernis. Toe hulle die vertrek binnegaan, het August langs Gabriel se bed gesit en stilweg uit 'n boek gelees wat Irene as die klein prinsier herken het. Die jong man het gelê en na die plafon gestaar, oënskynlik onbewus van sy pa se teenwoordigheid of die woorde van die storie. August het opgehou lees toe hy die twee vroue sien. Sy oë het Irene se vragend ontmoet. Sy wou Gabriel sien, het Mariana verduidelik. Om regtig leer ken. August het geknik en opgestaan om sy plek af te staan. Miskien 'n ander stem, wie weet. Irene het huiwerig nader gekom en op die stoel gaan sit wat August pas verlaat het. Van naby kon sy die jong man se besonderhede beter sien, die donker hare wat 'n knip nodig gehad het, die bruin oë wat gelyk het asof dit op iets gefokus was wat net hy kon sien, die lang, skraal vingers wat roerloos op die kombers gerus het. "Hallo Gabriel," het sy met 'n sagte stem gesê. "My naam is Irene. Ek werk vir jou ouers." Geen antwoord, geen reaksie nie. Dit was soos om met 'n foto te praat. "Jou pa het vir jou gelees," het sy voortgegaan en die verlate boek opgetel. "Kan ek voortgaan?" Sonder om 'n antwoord af te wag, het Irene die boek oopgemaak waar August opgehou het en begin lees. Haar stem, aanvanklik bewerig van spanning, het selfvertroue gekry na mate die woorde gevloei het. Dit was tydens die 3de paragraaf dat dit gebeur het, so subtiel dat dit byna ongemerk verbygegaan het.
Gabriel se oë, voorheen op die plafon gefokus, het stadig beweeg totdat dit Irene se gesig ontmoet het. Vir 'n vlugtige oomblik het dit gelyk asof daar 'n flits van bewussyn in daardie blik was, soos 'n verre lig wat deur 'n digte mis gesien word. Mariana, wat van naby dopgehou het haar asem opgehou. August, wat by die deur gestaan het 'n onwillekeurige tree vorentoe gegee. Die oomblik het net sekondes geduur. Gou het Gabriel se oë weer hul fokus verloor en teruggekeer na die gewone leegheid. Maar daardie kortstondige oomblik van verbinding was genoeg om iets binne in Irene te verander. Sy het aangehou lees, bladsy na bladsy, totdat haar stem begin faal het. Toe sy uiteindelik ophou, het sy besef dat byna 'n uur verby is. Hy het na jou gekyk, het Mariana gefluister toe hulle weer na die tweede verdieping af is. Dit is weke sedert hy enige erkenning van sy omgewing getoon het. Dit beteken dalk niks nie, het August gewaarsku en probeer om sy eie entoesiasme te bedwing. Ons het al voorheen klein tekens gesien wat nie tot blywende verbeterings gelei het nie. Maar daar was 'n vonk van hoop in sy oë wat sy versigtige woorde weerspreek het. Kan ek môre weer kom, het Irene gevra. Om nog 'n bietjie te lees. Die egpaar het verbaas na mekaar gekyk. Jy? Bedoel jy gaan by ons aanhou, het Mariana gevra, amper ongelowig. Irene het diep asem gehaal. Ek gaan. Vereers. Maar op een voorwaarde. Enigiets, het August vinnig geantwoord. Ons moet alternatiewe soek. Ek kan nie aanvaar dat die situasie onbepaald so voortgaan nie. Gabriel verdien meer as 'n solder, hoe goed julle bedoelings ook al is. Die verligting op die De Villiers egpaar se gesigte was tasbaar, gemeng met 'n verstaanbare vrees vir die onbekende. Wat stel jy voor, het Mariana gevra. Ek weet nog nie. Ek moet navorsing doen, met mense praat, die opsies beter verstaan. Der Hendrik het eksperimentele programme universiteitsnavorsing genoem. Miskien is daar paaie wat julle nog nie verken het nie. August het stadig geknik. Dis billik. Eintlik dink ek ons het iemand van buite nodig gehad om ons hierdie perspektief te gee. As jy in die middel van die orkaan is dit moeilik om verby die onmiddellike storm te sien. Op pad huis toe daardie aand het Irene gelyktydig ligter en swaarder gevoel. Sy het 'n besluit geneem wat nie net haar lewe sou verander nie, maar moontlik die lewe van daardie hele gesin. Dit was 'n geweldige las om te dra, maar ook 'n geleentheid om 'n verskil te maak op 'n manier wat sy nooit gedink het moontlik was nie. Toe sy by die huis kom, het sy haar jonger suster, Elise, aangetref waar sy na Tannie Susan omgesien het. Hoe gaan dit met haar, het sy gevra en haar ma, wat geslaap het, op die voorkop gesoen. Beter vandag, het Elise geantwoord. Die nuwe medisyne lyk of dit werk. En jy? Jy lyk moeg. Irene het 'n flou glimlag gegee. Dit was 'n intense dag. Elise, onthou jy wat met oom Stefan gebeur het? Besonderhede wat ma dalk nie genoem het nie. Elise se uitdrukking het donker geword. Hoekom wil jy nou daarvan weet? Dis ingewikkeld om te verduidelik. Ek moet net beter verstaan hoe die stelsel werk vir mense met ernstige geestesiektes. Elise het met 'n kopknik na die klein balkon gewys. Buite, onder die sterrehemel van Johannesburg, gedeeltelik verdoesel deur ligbesoedeling, het sy 'n sigaret aangesteek. Dit was nie net die instansies wat oom Stefan vernietig het nie, alhoewel hulle baie bygedra het sy begin, haar stem laag om nie haar ma se slaap binne die woonstel te versteur nie. Dit was die sosiale isolasie, die stigma. Mense het ons gesin behandel asof skizofrenie aansteeklik was. Die bure het die straat oorgesteek om nie ons pad te kruis nie. Pa het vriendskappe van dekades verloor. Irene het elke woord geabsorbeer en verbindings met die De Villiers egpaar se situasie gemaak. Ek glo wat Stefan regtig gebreek het, was om te besef dat hy 'n las vir die gesin geword het, dat sy bestaan almal in parias verander het. Hy het al hoe meer in homself gekeer, totdat hy eendag, tydens 'n helder oomblik, weggehardloop het. Ek dink, op sy manier, het hy probeer om ons te bevry. Elise het die sigaret met oormatige krag teen die balkonrilling doodgedruk. Die stelsel het nie net hom in die steek gelaat nie, maar die hele gesin. Daar was geen ondersteuning, geen begrip, geen alternatiewe nie. En van wat ek in die hospitale sien, waar ek as verpleegassistent werk, het dit sedertdien nie veel verander nie. Die volgende weke het 'n nuwe roetine in Irene se lewe gevestig.
Sy het vroeër by die De Villiers herhuis aangekom, haar huishoudelike take doeltreffend uitgevoer en ten minste 2 uur van haar dag daaraan gewy om by Gabriel te wees. Sy het begin met die lees van boeke, toe probeer om musiek te speel op 'n ou radio wat sy in die spens gevind het. Soms het sy net gesels, vertel van haar lewe, haar ma, die klein avonture van die alledaagse lewe. Gabriel het selde geantwoord. Die kort oomblikke van verbinding, 'n blik, 'n subtiele beweging van die vingers, 'n byna onmerkbare verandering in asemhaling, was soos kosbare edelstene wat in die middel van 'n uitgestrekte woestyn gevind is. Irene het geleer om elkeen van hulle te waardeer, om nie groot vordering te verwag nie, om die kleinste oorwinnings te vier. Intussen het sy haar belofte nagekom om alternatiewe te soek. Oor naweke het sy openbare biblioteke besoek om navorsing te doen oor skizofrenie en innoverende behandelings. Sy het diskreet met haar suster Elide gesels oor die prosedures in die hospitale waar sy gewerk het. In een van hierdie gesprekke het Elise iets genoem wat onmiddellik haar aandag getrek het. Daar is 'n dokter by die Charlotte Macheke Hospitaal, het Elise opgemerk terwyl hulle saam aandete voorberei het. Dr. Paul Rousseff. Hy koördineer 'n navorsingsprogram oor weerstandbiedende gevalle van skizofrenie. Almal praat van hom, sê hy kry resultate waar ander tou opgooi. Daardie inligting was soos 'n klein saadjie wat in Irene se gedagtes geplant is. Die volgende dag, nadat sy haar take in die herhuis voltooi en die gewone tyd saam met Gabriel deurgebring het, het sy Mariana in die kombuis genader. Het mevrou Alvander Paul Rousseff gehoor. Mariana het haar voorkop gefrons, pynsend. Die naam klink bekend. Ek dink een van die dokters wat ons aan die begin geraadpleeg het hom genoem, maar ons het nie daardie aanbeveling gevolg nie. Hoekom? My suster werk as 'n verpleegassistent en het gepraat van 'n program wat hy koördineer, spesifiek vir weerstandbiedende gevalle, soos Gabriel se. 'n Flits van hoop het Mariana se moe oë kortstondig verlig, maar is gou vervang deur die versigtigheid van iemand wat al baie keer teleurgestel is. Irene, jy kan jou nie voorstel hoeveel spesialiste, terapieë en eksperimentele programme ons al probeer het nie. Elke nuwe behandeling het met groot beloftes gekom en in mislukking geëindig. Daar kom 'n punt waar jy nie meer die emosionele wipplank kan verduur nie. Ek verstaan, het Irene saggies geantwoord. Maar miskien is hierdie een anders. Hoekom sou dit wees? Want nou het julle my. Die eenvoud en oortuiging van daardie stelling het albei vroue verras. Irene het nie beplan om dit te sê nie, die woorde het eenvoudig uit 'n diep plek binne haar gekom. Wat bedoel jy, het Mariana gevra, haar stem gebroke. Ek bedoel julle is nie meer alleen in hierdie stryd nie. Ek weet dis min dat ek net 'n werknemer is, maar ek is bereid om te help, om deel van die oplossing te wees. Mariana, gewoonlik so beheers, het haar gesig met haar hande bedek en stil begin huil. Dit was ander trane, nie van desperaatheid nie, maar van 'n verligting so diep dat dit aan pyn gegrens het. Jy verstaan nie wat dit beteken nie om iemand te hê wat nie oordeel nie, wat nie bang is nie, wat nie na Gabriel kyk asof hy 'n monster is nie, het sy tussen snikke gesê. Daardie aand tydens aandete het Mariana die gesprek met August gedeel. Hy het in stilte geluister, sy vurk in die lig, sy blik ver. Ons kan ten minste ondersoek instel, het Mariana voorgestel en saggies haar man se hand aangeraak. Ons hoef nie dadelik te verbind nie. En as dit nog 'n teleurstelling is, het hy gevra, sy stem belaai met emosionele uitputting. En as dit nie is nie. Die volgende dag het Irene by die herhuis aangekom om August in sy studeerkamer aan die telefoon te vind, besig om 'n afspraak met Dr. Paul Rousseff te probeer maak. Te oordeel aan sy gefrustreerde uitdrukking, was hy nie suksesvol nie. Hulle verstaan dis dringend, maar die agenda is vir die volgende 4 maande vol, het hy verduidelik en die telefoon neergesit. Blykbaar is ons nie die enigstes wat desperaat is vir hierdie dokter nie. Irene het op haar lip gebyt en gedink. Wat dink meneer daarvan as ons persoonlik gaan? Soms, van aangesig tot aangesig, gaan deure makliker oop. So het dit gebeur dat Irene haar 3 dae later in die voorportaal van die Charlotte Macheke Hospitaal langs August bevind het, geduldig wagtend vir die oomblik dat Dr. Paul sy ronde sou voltooi om hom te probeer nader. 'n Strategie voorgestel deur Elide wat die dokter se roetines geken het. Dr. Paul Rousseff het nie ooreengestem met die geestelike beeld wat Irene geskep het nie. Hy was 'n man van medium lengte, swart, met grys hare wat baie kort geknip was en 'n netjies versorgde baard. Hy het 'n onberispelik wit jas oor eenvoudige klere gedra en 'n leertas gedra wat deur gebruik verslyt was.
Wat egter die meeste aandag getrek het, was sy oë intens, oplettend, maar buitengewoon vriendelik. Toe hulle hom uiteindelik in die gang kon nader, het Irene August die voortou laat neem. Der Paul Rousseau. My naam is Auguste Villiers. Hierdie is Irene Olivier. Ons wil graag 'n paar minute van u tyd hê om 'n komplekse geval te bespreek. Die dokter het hulle kortliks ondersoek, asof hy nie net hul woorde nie, maar ook hul dieper bedoelings evalueer. My spreekkamer 5 minute, het hy bondig geantwoord, voordat hy sy pad voortgesit het. Der Paul se klein spreekkamer was verbasend gesellig, met mure bedek met boeke, 'n paar plante en, interessant genoeg, verskeie kunswerke wat Irene herken het as geskep deur psigiatriese pasiënte. So, wie is die pasiënt, het hy direk gevra nadat hy die deur toegemaak het. August het vir 'n oomblik gehuiwer voordat hy geantwoord het. My seun, Gabriel. 17 jaar oud, hoofdiagnose van paranoïese skizofrenie met ernstige psigotiese episodes. Weerstand biedend teen al die konvensionele medikasies wat ons probeer het. Der Paul het geknik, asof hy reeds iets in die trant verwag het. En waar word hy tans behandel? Die stilte wat gevolg het, was swaar belaai met implikasies. Die dokter se oë het effens vernou. Meneer de Villiers, my tyd is kosbaar en beperk. As u my hulp wil hê, het ek die volle waarheid nodig. Dit was Irene wat geantwoord het, tot haar eie verbasing. Hy word tuis versorg. In die solder. Met bande om sy enkels om selfbesering tydens episodes te voorkom. August het haar 'n verskrikte blik gegee, maar sy het voortgegaan. Die ouers het vir 2 jaar al die konvensionele behandelings probeer. Hulle het fortuine spandeer op gespesialiseerde klinieke hier en in die buiteland. Niks het vir lank gewerk nie. Na veelvuldige selfmoordpogings en ontsnappings uit instansies, het hulle hierdie uiterste besluit geneem. Dokter Der Hendrik besoek hom weekliks. Hy word fisies goed versorg, maar raak al hoe meer ontkoppel van die werklikheid. Der Paul het lank na Irene gekyk, toe na August. En u is? Ek werk as 'n skoonmaker in die gesin se huis. Ek het Gabriel per ongeluk 'n paar weke gelede ontdek. Sedertdien het ek daagliks tyd saam met hom deurgebring. Die dokter het in sy stoel teruggeleun, pynsend. Meneer de Villiers, wat mef Olivier beskryf het, kom neer op onwettige aanhouding, selfs al is dit met goeie bedoelings. Ek is wetlik verplig om dit by die owerhede aan te meld. August het bleek geword, maar sy kalmte behou. Ek verstaan. En ek sal die gevolge aanvaar. Maar voordat u dit doen, vra ek dat u oorweeg wat met Gabriel sal gebeur as hy skielik na 'n openbare instansie verwyder word. Hy het reeds tientalle dokters gesien, honderde evaluerings ondergaan. Elke verandering destabiliseer hom nog meer. Wat presies verwag julle van my, het die dokter gevra met 'n ondeurgrondelike uitdrukking. Dat u Gabriel sien. Dat u ons vertel of daar hoop is, of u program hom kan help. Ons is bereid om enigiets te doen, die huis verkoop, van stad verander, wat ook al nodig is. Ons wil net 'n werklike kans vir ons seun hê. Der Paul het vir lang oomblikke stil gebly, asof hy 'n interne stryd voer. Uiteindelik het hy 'n agenda uit sy laai gehaal. Môre om 18:00 sal ek 'n huisbesoek doen. Ek beloof niks meer as 'n eerlike evaluering nie. Afhangende van wat ek vind, sal ek die stappe neem wat ek nodig ag vir die welstand van die pasiënt. Dit kan insluit om dit by die owerhede aan te meld. Is julle daarvan bewus? August het ernstig geknik. Ons is. Dankie, dokter. Op pad terug het August in stilte bestuur, die kneukels van sy vingers wit van die krag waarmee hy die stuurwiel vasgehou het. Dit was eers toe hulle by 'n verkeerslig stilhou dat hy uiteindelik gepraat het. Hoekom het jy alles vertel? Hy kon ons onmiddellik aangegee het. Irene het by die venster uitgekyk en die verbygaande stad dopgehou. Omdat hy ons nie sou help op grond van leuns nie. En omdat, as hy regtig so goed is soos hulle sê, hy reeds sou besef het dat ons iets wegsteek. Vertrou jy hom? Ek vertrou sy oë, het sy eenvoudig geantwoord. Hulle het my aan my pa se herinner. Oë wat verby die uiterlike sien. Die herehuis het anders gelyk toe hulle aankom, stiller, asof dit ook gewag het, sy asem opgehou het voor 'n beslissende oomblik. Marianne het die nuus van de Paul se naderende besoek met 'n mengsel van hoop en verskrikking ontvang.
Sy het die res van die dag in 'n koorsagtige aktiwiteit deurgebring, mediese dokumente georganiseer, Gabriel se kamer persoonlik skoongemaak, gekies watter klere haar seun sou dra. Mariana het Irene saggies geroep toe sy sien hoe haar werkgewer obsessief 'n nie bestaande vlek op die soldervloer vryf. Dit is nie die voorkoms van die huis wat vir De Paul saak sal maak nie. Dit is Gabriel. Die vrou het gestop, haar skouers het in nederlaag gesak. Ek weet. Maar ek moet iets doen, anders word ek mal van angs. Daardie aand het Irene nie huis toe gegaan nie. Sy het Elise gebel en gevra om by haar ma te bly en haarself in die gastekamer van die herehuis gevestig. Sy het gevoel sy moes teenwoordig wees toe die dokter aankom, nie net as 'n getuie nie, maar as 'n brug tussen die wêrelde, die van die De Villiers egpaar en die van die institusionele medisyne wat hulle so in die steek gelaat het. De Paul het die volgende dag stiptelik om 18:00 aangekom. Hy het die aanbod van koffie of water beleefd van die hand gewys en gevra om die pasiënt onmiddellik te sien. Hy het die trappe met ferm tree geklim, gevolg deur 'n stille gevolg bestaande uit August, Mariana en Irene. In die solder het Gabriel op die bed gesit en by die klein ronde venster uitgekyk. Die sonsondergang het goue patrone op sy bleek gesig geskep, wat hom 'n byna eteriese voorkoms gegee het. Anders as gewoonlik, het hy ongewoon wakker gelyk, alhoewel hy steeds geen herkenning getoon het toe hulle binnekom nie. De Paul het stadig nader gekom en sy mediese sak op die vloer neergesit. Hy het nie dadelik gepraat nie. In plaas daarvan het hy op die stoel langs die bed gaan sit, op dieselfde vlak as Gabriel se oë, en eenvoudig gewag. Minute het in algehele stilte verbygegaan. Mariana het begin vroetel, maar August het haar arm stewig vasgehou en met 'n blik om geduld gevra. Uiteindelik het die dokter gepraat met 'n kalm en melodiese stem. "Hallo Gabriel. My naam is Paul. Ek is nie jou vyand nie. Ek is nie hier om jou seer te maak nie. Ek is hier om te luister." Gabriel het nie geantwoord nie, maar iets subtiels het in sy postuur verander, 'n byna onmerkbare kanteling van sy kop in die rigting van die dokter. Paul het aangehou praat in 'n rustige monoloog wat gewissel het tussen eenvoudige vrae, opmerkings oor die weer, kommentaar oor die uitsig vanuit die venster. Sy stem het 'n konstante, hipnotiese ritme gehandhaaf. Stadig maar seker het hy meer komplekse vrae begin stel, alhoewel hy nie regtig antwoorde verwag het nie. Op 'n stadium het hy musiek genoem. "Jou ouers het my vertel jy het gitaar gespeel. Wat was jou gunsteling liedjie?" Tot almal se skok het Gabriel sy vingers effens beweeg, asof hy onsigbare snare tokkel. Die dokter het geen verbasing getoon nie en die gesprek natuurlik voortgesit. "Bach? Of iets meer kontemporêr?" Gabriel se vingers het gestop en sy mond het byna onmerkbaar beweeg. Niemand kon hoor of enige klank gemaak is nie. De Paul het 'n bietjie nader beweeg. "Kan jy herhaal, Gabriel? Ek luister." Hierdie keer het 'n byna onhoorbare fluistering ontsnap. "Kerkorrel." Mariana het 'n snik onderdruk en haar hand na haar mond gebring. Dit was die eerste woord wat hulle in byna 3 weke van Gabriel gehoor het. Die res van die ondersoek het in 'n byna magiese atmosfeer voortgegaan. De Paul het geen verdere verbale antwoorde gekry nie, maar het klein nie-verbale reaksies ontlok, 'n knik, 'n beweging van die oë, 'n verandering in asemhaling. Hy het die lewenstekens nagegaan, die bande om die enkels ondersoek, wat hy onmiddellik gevra het om losgemaak te word, die pupille waargeneem, reflekse getoets. Na byna 2 uur het hy gevra om privaat met die volwassenes te praat, op die onderste verdieping. In die sitkamer het hulle almal in 'n gespanne stilte gesit en op die uitspraak gewag. Die dokter het sy notas metodies georganiseer voordat hy gepraat het. "Gabriel word fisies goed versorg, gegeewe die omstandighede. Ek sien geen tekens van opsetlike mishandeling nie. Die huidige situasie is egter onvolhoubaar en wetlik onverdedigbaar." August en Mariana het mekaar se hande styf vasgeklem. Dit gesê, het die dokter voortgegaan, "Glo ek nie dat 'n aanmelding by die owerhede en die gevolglike skielike verwydering na 'n instansie op hierdie oomblik in die beste belang van die pasiënt is nie." 'n kollektiewe sug van verligting het die kamer gevul. "Wat stel u dan voor, dokter?" het August met 'n bewende stem gevra. De Paul het sy leer oopgemaak en 'n paar vorms uitgehaal, dit op die koffietafel neergesit. "Ek koördineer 'n navorsingsprogram by die Charlotte Macheke Hospitaal wat spesifiek op weerstandbiedende gevalle van skizofrenie fokus.
Dit is 'n samewerkingsprojek tussen Wits Universiteit en internasionale universiteite met innoverende protokolle wat nuwe mediese benaderings, intensiewe terapieë en gestruktureerde gesinsondersteuning kombineer. Hy het 'n pouse geneem en direk na August en Mariana gekyk. Ek bied geen wonderkure aan nie. Weerstandbiedende skizofrenie is een van die mees uitdagende toestande in moderne psigiatrie. Maar ek bied 'n ander benadering, een wat die pasiënt as 'n volledige persoon behandel, nie net 'n stel simptome wat onderdruk moet word nie. Sou Gabriel in hierdie program aanvaar word, het Mariana gevra met hernieude hoop in haar stem. Paul het kortliks gehuiwer. Normaalweg is daar 'n lang waglys. Die hulpbronne is beperk, die plekke is skaars. Maar Gabriel se geval toon kenmerke wat hom besonder relevant maak vir ons huidige navorsing. Watter kenmerke? August het vorentoe geleun geïnteresseerd. Die ouderdom waarop die simptome begin het, die weerstand teen veelvuldige konvensionele behandelings, die periodes van reaksie afgewissel met diep dissosiasie. Boonop is daar die feit dat hy steeds 'n verbintenis met musiek toon, wat daarop dui dat sekere neurologiese paaie ongeskonde bly. Irene, wat stil gebly het, het uiteindelik gepraat. Wat sou konkreet gebeur, dokter? Hoe sou die behandeling lyk? Gabriel sou na ons gespesialiseerde eenheid oorgeplaas moes word. Aanvanklik sou hy opgeneem word vir stabilisering en intensiewe evaluering, gevorderde neurologiese skanderings, versigtige aanpassings van medikasie, gestruktureerde terapieë. Hierdie fase duur gewoonlik 4 tot 6 weke. Die dokter het 'n bladsy van sy notas omgeblaai. Daarna, afhangende van die vordering, sou ons oorgaan na 'n semi-intensiewe regime. Hy sou saans kon huis toe kom, maar die dag by die behandelingsentrum deurbring. Uiteindelik sou ons oorskakel na gereelde buitepasiëntafsprake gekombineer met spesifieke terapieë. Mariana en August het blikke uitgeruil, 'n stille kommunikasie wat tussen hulle plaasgevind het. Hoeveel sou dit kos, het August direk gevra. Nie dat geld 'n probleem is nie, maar ons moet ons voorberei. Paul het effens geglimlag. Dit is 'n navorsingsprogram wat deur openbare en private instellings befonds word. Daar is geen direkte koste vir die geselekteerde pasiënte nie, behalwe vir vervoerkoste en moontlike baie spesifieke medisyne wat nie op die staat se lys is nie. Die verbasing was duidelik op die egpaar se gesigte. Dit klink te goed om waar te wees, het Mariana versigtig opgemerk. Hoekom het ons nog nooit van hierdie program gehoor nie? Omdat dit relatief nuut en uiters selektief is. Ons adverteer dit nie wyd nie, juis om te verhoed dat ons valse hoop skep by die duisende gesinne wat soortgelyke situasies as julle sin in die gesig staar. August het sy voorkop gefrons, pynsend. En wat van die regsaspekte van die huidige situasie? U het genoem dat dit onvolhoubaar en onverdedigbaar is. Paul het sy bril afgehaal en moeg oor die brug van sy neus gevryf. Amptelik kan ek nie die feit ignoreer dat julle 'n minderjarige in toestande van aanhouding hou sonder wettige magtiging nie. Ek erken egter ook die kompleksiteit van die situasie en die sistemiese tekortkominge wat julle tot op hierdie punt gebring het. Hy het sy bril teruggesit en na elkeen van die aanwesiges gekyk voordat hy voortgegaan het. Ek stel die volgende voor, julle onderteken vandag nog die dokumentasie om Gabriel in die program in te sluit. Môreoggend sal 'n diskrete ambulans hom na ons eenheid vervoer. Niemand hoef te weet van die omstandighede wat hierdie opname vooraf gegaan het nie. In die amptelike rekord sal dit bloot staan dat hy tuis behandel is met mediese toesig en nou oorgeplaas word vir gespesialiseerde behandeling. Die verligting op die egpaar se gesigte was tasbaar, maar Irene het opgemerk dat Paul nog nie klaar was nie. Daar is egter 'n voorwaarde, het hy bygevoeg, sy toon het strenger geword. As ek op enige oomblik agterkom dat julle nie heeltemal eerlik met my is oor Gabriel se geskiedenis nie, of as julle inmeng met die voorgestelde behandeling, sal ek verplig wees om my posisie te heroorweeg en die nodige regstappe te doen. Is ons duidelik? Volkome, het August geantwoord en sy hand uitgesteek. U het ons woord, dokter. Terwyl die egpaar die vorms onder die dokter se leiding ingevul het, het Irene verskoning gevra en weer na die solder opgegaan. Sy het Gabriel steeds in dieselfde posisie aangetref, besig om na die venster te kyk wat nou deur die nag verdonker is. Sy het langs hom gaan sit, nie te naby om hom nie te intimideer nie, maar naby genoeg dat hy haar stem kon hoor. Hallo Gabriel. Ek het nuus vir jou. Môre gaan jy na 'n nuwe plek toe, 'n plek waar mense wat verstaan waardeur jy gaan, regtig sal probeer help.
Sy het 'n pouse geneem en hom aandagtig dopgehou vir enige reaksie. Daar was geen sigbare een nie. Ek is senuweeagtig vir jou, het sy eerlik voortgegaan. Veranderinge kan skrikwekkend wees. Maar soms is dit nodig om nuwe paaie te vind. Sy het toe onthou van die kitaar wat vroeër genoem is. Jou ouers het gesê jy het van Johannes Kerkorrel gehou. Ek ook. Hillbrow was my gunsteling toe ek jou ouderdom was. Wat was joune? Tot haar verbasing het Gabriel sy gesig effens in haar rigting gedraai. Hy het nie verbaal geantwoord nie, maar daar was 'n herkenning in sy oë, 'n kortstondige verbinding. Weet jy wat? Irene het bemoedigend geglimlag. Ek sal môre my selfoon bring met al sy liedjies. Ons kan saam luister voor jy vertrek. Wat dink jy? Weereens geen verbale antwoord nie, maar iets sag en byna onmerkbaar het in Gabriel se uitdrukking verslap. Dit was nie presies 'n glimlag nie, maar miskien die voorspel tot een, soos die eerste sonstraal na 'n lang storm. Die volgende oggend was een van intense aktiwiteit in die heerhuis. Mariana het klere vir Gabriel uitgepak, terwyl August mediese dokumente in 'n leer georganiseer het. Irene het spesiaal vroeg opgedaag en haar ou selfoon, gelaai met Johannes Kerkorrel se musiek, soos beloof, saamgebring. Terpaal het om 8 uur opgedaag, vergesel deur 'n verpleegster met 'n vriendelike uitdrukking genaamd Rina en 2 assistente met 'n spesiale draagbaar. Hy het eers alleen opgegaan om Gabriel te evalueer en 'n ligte kalmeermiddel toe te dien wat die vervoer sou vergemaklik. Dis vir jou gemak, het Irene die dokter in 'n respekvolle toon aan Gabriel hoor verduidelik. Nie om jou te beheer nie, net om die reis minder stresvol te maak. Toe die assistente uiteindelik met die draagbaar opkom, het Irene 'n paar minute alleen met Gabriel gevra. Sy het langs hom gaan sit, waar hy reeds die eerste tekens van lomerigheid weens die medikasie getoon het, en 'n oortelefoon in sy oor geplaas. Soos beloof, het sy gesê en die liedjie Halala Afrika laat speel. Sy het nie geweet watter een sy gunsteling was nie, so sy het een van die meer toeganklikes gekies. Sy het Gabriel se gesig aandagtig dopgehou terwyl die musiek gespeel het. Eers was daar geen reaksie nie. Toe, byna onmerkbaar, het sy vingers begin beweeg en die ritme gevolg. Sy lippe het effens gebewe asof hy die lirieke probeer volg. Toe die liedjie eindig, het Irene iets gesien wat sy nooit sou vergeet nie, 'n enkele traan wat stilweg oor Gabriel se bleek gesig geloop het. Dit was die eerste emosionele vertoning wat sy by hom gesien het. Jy gaan oukei wees, het sy gefluister en saggies sy hand vasgehou. Ek sal jou kom kuier. Ek beloof. Die oorplasingsproses het verbasend glad verloop. Die assistente was vaardig en respekvol, en het Gabriel met waardigheid behandel. Terpaal het persoonlik toesig gehou oor elke stap, van die verwydering van die bande tot die plasing in die ambulans. Mariana het stil gehuil, haar man se hand vasgehou, terwyl hulle gekyk het hoe die ambulans met hul seun wegry. Dit was nie 'n afskeid nie, hulle kon Gabriel reeds die volgende dag besoek, maar dit het die einde van 'n pynlike hoofstuk en die begin van 'n onbekende reis gesimboliseer. En nou het Irene gevra toe die ambulans om die draai van die straat verdwyn het. Nou het August met 'n gebroke stem geantwoord, probeer ons herbou. Ons gesin, ons lewens, ons hoop. Die dae wat gevolg het, was vol aanpassings en transformasies. Mariana en August het 'n nuwe roetine gevestig en Gabriel daagliks in die hospitaal besoek. Die eerste besoeke was moeilik, hy het afsydig gebly, verdoof deur die nuwe medikasie, en het selde op kommunikasiepogings gereageer. Irene het aangehou om in die heerhuis te werk, nou met ander take. Die solder is heeltemal opgeknap en omskep in 'n verwelkomende omgewing wat Gabriel uiteindelik sou kon ontvang wanneer hy gereed was om op 'n buitepasiëntbasis terug te keer. Die bande is verwyder en vervang met ergonomiese meubels en diskrete veiligheidstoerusting. 2 weke na Gabriel se opname het Terpaal Irene vir 'n gesprek in sy spreekkamer by die hospitaal genooi. Sy is ontvang deur dieselfde vriendelike verpleegster wat aan die oorplasing deelgeneem het. Die dokter is besig om 'n vergadering af te handel, het Rina verduidelik en haar na 'n wagkamer begelei. Maar hy het gevra dat jy dit dophou terwyl jy wag. Deur 'n glasvenster kon Irene 'n groot saal sien waar sowat 10 pasiënte deelgeneem het aan wat gelyk het na 'n musiekterapiesessie. Sommige het eenvoudige instrumente gespeel, ander het net geluister, sommige het saggies op die ritme beweeg. Tussen hulle, effens eenkant, het Gabriel gesit. Hy het geen instrument gespeel of beweeg nie, maar sy oë was gefokus, aandagtig,
en het die bewegings van die terapeut wat die sessie gelei het, gevolg. Hy is al 3 dae so, het Rina opgemerk, wat langs haar gestaan het. Hy neem nog nie aktief deel nie, maar hy is teenwoordig op 'n manier wat hy nie was toe hy aangekom het nie. Paul glo dat musiek bou waar woorde nie kan kom nie. Irene het gefassineerd na daardie klein, maar betekenisvolle vordering gekyk. Sy het die eensame traan onthou toe sy die musiek vir hom gespeel het, die byna onbewuste beweging van sy vingers. Paul het minute later by hulle aangesluit met sy altyd teenwoordige leertas. Hy reageer goed op die aanpassings in medikasie, het hy verduidelik terwyl hulle na sy spreekkamer gestap het. Die tradisionele antipsigotika het meer skade as goed in sy geval aangerig. Ons gebruik 'n meer selektiewe benadering gekombineer met nie-mediese terapieë. In die spreekkamer het die dokter vir Irene beelde van funksionele magnetiese resonantsiebeelding gewys en spesifieke areas van Gabriel se brein uitgewys. Sien jy hierdie helderder streke? Dit is areas wat geaktiveer word wanneer hy na musiek luister. Dit dui daarop dat sekere neurale paaie ongeskonde en reaktief bly. Beteken dit hy gaan beter word, het Irene gevra en probeer om die komplekse beelde te ontsyfer. Paul het sy bril afgehaal, 'n gebaar wat sy al opgemerk het hy doen wanneer hy besonder eerlik moes wees. Beter word is 'n relatiewe konsep wanneer ons van weerstandbiedende skizofrenie praat. Gabriel sal waarskynlik nooit die tiener wees wat hy was voor die simptome begin het nie. Die siekte het reeds strukturele veranderinge in sy brein veroorsaak wat nie heeltemal omgekeer kan word nie. Toe hy Irene se moedelose uitdrukking sien, het hy in 'n sagter toon voortgegaan. Maar dit beteken nie dat hy nie lewenskwaliteit, betekenisvolle verbindings, oomblikke van helderheid en selfs geluk kan hê nie. Ons doel is nie om te genees nie, dit is om gereedskap te voorsien sodat hy sy besondere werklikheid met minder lyding kan navigeer. En wat van die bande? Sal hy dit nog nodig hê? Uiteindelik nie. Ons werk aan alternatiewe strategieë vir die opwellingsepisodes, beheerde sensoriese ruimtes, deeskalasietegnieke, noodmedikasie in minimale dosisse. Dit neem tyd, maar dit is moontlik. Irene het elke woord geabsorbeer, verwonderd oor die verskil tussen hierdie menslike benadering en die vorige ervarings wat deur die De Villiers egpaar beskryf is. Hoekom is daar so min plekke soos hierdie? Hoekom gaan so baie gesinne deur wat die De Villiers gesin deurgemaak het? Paul het diep gesig en in sy stoel teruggeleun. Irene se vraag het 'n punt aangeraak wat hom duidelik gekwel het. Dis 'n kombinasie van faktore. Kroniese onderbefondsing van geestesgesondheid, sosiale stigma en tekort aan gespesialiseerde professionele persone, verouderde benaderings wat voortduur. Die lys is lank. Hy het 'n laai oopgemaak en 'n geraamte foto uitgehaal en dit aan Irene gegee. Dit het 'n glimlaggende jong man gewys met gelaatstrekke wat vaagweg aan die dokters herinner het. My broer, Johan. Skizofrenie gediagnoseer op 19. Ek het hom aan selfmoord verloor op 23, na jare van onvoldoende behandelings en 'n samelewing wat hom as 'n verlore saak beskou het. Irene het met stille respek na die foto gekyk en nou die bron van die deernis wat sy in die dokter se oë gesien het, verstaan. Dis vir hom dat ek 'n psigiater geword het. Vir hom dat ek hierdie program geskep het. En vir al die Johans en Gabriels wat steeds deur 'n stelsel in die steek gelaat word wat hulle veronderstel is om te beskerm. Hy het die foto versigtig weggepak, soos iemand wat 'n skat bewaar. Om jou vraag te beantwoord, plekke soos hierdie is skaars omdat dit meer as net finansiële hulpbronne vereis. Dit vereis 'n fundamentele verandering in hoe ons geestesongesteldheid en diegene wat daaraan ly beskou. Daardie gesprek het Irene diep geraak. Toe sy daardie dag die hospitaal verlaat het, het sy getransformeerd gevoel, asof sy nie net inligting ontvang het nie, maar 'n missie. In die weke wat gevolg het, het sy 'n nuwe roetine gevestig. Sy het bedags by die De Villiers herhuis bly werk, maar 3 keer per week, na werk, het sy na die Charlotte Macheke Hospitaal gegaan om Gabriel te besoek. Met die goedkeuring van Paul en die toestemming van Mariana en August, het sy as vrywilliger aan die musiekterapiesessies deelgeneem. Stadig, byna onmerkbaar, het Gabriel tekens van vordering begin toon. In die 3de week het hy 'n tamboerijn aanvaar wat die terapeut aangebied het en 'n paar huiwerige ritmes geproduseer. In die 4de week, toe Irene saggies 'n liedjie van Johannes Kerkorrel neerie, het hy haar met sagte, presiese slae begelei. Dis asof die musiek 'n brug bou oor die afgrond waarin hy vasgevang is, het Mariana opgemerk nadat sy een van hierdie sessies dopgehou het.
Haar oë, voorheen voortdurend betraand, het nou met 'n versigtige hoop geblink. Die verhouding tussen Irene en die De Villiers-egpaar het ook ontwikkel. Sy was nie meer net 'n eenvoudige werknemer nie, sy het 'n bondgenoot, 'n vertroueling, noodsaaklike deel van die ondersteuningsstelsel geword wat rondom Gabriel gevorm het. Hulle het saam geëet na die hospitaalbesoeke, waarnemings uitgeruil, klein oorwinnings gevier. 'n Maand en 'n half na die aanvang van die behandeling het Paul aangekondig dat Gabriel gereed was vir die volgende fase, die semi-intensiewe regime, waar hy die dag by die behandelingsentrum sou deurbring, maar tuis sou slaap. Ons het alles voorberei, het August gesê, terwyl hy vir Irene die veranderinge aan Gabriel se ou kamer op die tweede verdieping gewys het. Die omgewing is heeltemal herontwerp volgens Paul se riglyne, sagte beligting, neutrale kleure, beheerde sensoriese stimuli, hoë gehalte klanktoerusting vir die tuismusiekterapie sessies. Ons gaan jou meer as ooit nodig hê, het Mariana erken. Gabriel lyk of hy op 'n ander manier op jou reageer. Daar is 'n verbintenis daar wat ek nie kan verduidelik nie. Irene het geknik, geraak deur die vertroue, maar ook bekommerd oor haar eie gesinssituasie. Tannie Susan, alhoewel meer stabiel danksy die behandeling wat sy nou kon bekostig, het steeds konstante sorg nodig gehad. Ek moet dink hoe om alles te balanseer, het sy eerlik geantwoord. My ma. Bring haar saam, het Mariana impulsief onderbreek. Ons het 3 leë gastekamers. Jy en jou ma kan die grondvloer beset. Dit sou makliker vir jou wees, en ons sou jou konstante teenwoordigheid hê om met Gabriel se oorgang te help. Die voorstel het Irene onkant gevang. Ek weet nie of dit gepas sou wees nie. Ek is immers julle werknemer. August, wat stil gebly het uiteindelik gepraat. Irene, jy het opgehou om net ons werknemer te wees die oomblik toe jy gekies het om ons seun te help in plaas daarvan om ons aan te gee. Wat ons aanbied, is nie liefdadigheid nie, dis 'n praktiese oplossing vir 'n situasie waarin almal ondersteuning nodig het. Na baie oorweging en oorleg met Tannie Susan, het Irene die aanbod aanvaar. Die aanpassing was nie maklik nie, haar ma het aanvanklik uit haar plek gevoel in die luukse huurhuis, bekommerd dat sy moeite sou veroorsaak of 'n las sou wees. Maar Mariana se volgehoue vriendelikheid en August se respek het haar geleidelik welkom laat voel. Dit was Tannie Susan verrassend genoeg, wat 2 weke na sy terugkeer huis toe die eerste spontane verbale reaksie van Gabriel gekry het. Tydens aandete het die ou dame terloops kommentaar gelewer oor 'n ou resep vir mieliemeelkoek wat sy gemaak het toe Irene 'n kind was. My ma het dit gemaak, het Gabriel skielik gesê, sy stem eers van min gebruik. Met koeiawel konfyt binne-in. Die stilte wat gevolg het, was byna heilig. Niemand het dit gewaag om kommentaar te lewer nie, uit vrees dat die betowering verbreek sou word. Maar daardie aand, nadat Gabriel homself onttrek het, was daar trane van ingehoue vreugde en stille omhelsings in die kombuis. Die affektiewe geheue het Paul verduidelik toe hy van die episode ingelig is. Geure, smake, musiek, dit is emosionele ankers wat dele van die verstand kan bereik wat ontoeganklik lyk. Dis hoekom ons so aandring op musiekterapie en nou kulinaire terapie gaan bekendstel. Die maande het verbygegaan en 'n jaar gemerk sedert Irene die eerste keer die hekke van die heerhuis in Sandton oorgesteek het. Die transformasie in almal betrokke was merkwaardig. Gabriel, alhoewel steeds met sy toestand worstelend, het nou goeie en slegte dae gehad, in plaas van net slegte en verskriklike dae. Op goeie dae kon hy eenvoudige gesprekke voer, aan gestruktureerde aktiwiteite deelneem, selfs af en toe glimlag. Op slegte dae het hy homself onttrek, maar nie meer so diep of skrikwekkend nie. Die bande het 'n verre herinnering geword, vervang deur selfregulerende tegnieke wat hy stadig met hulp geleer het om toe te pas. Mariana en August, vry van die selfopgelegde isolasie en konstante vrees, het weer met vriende verbind, professionele projekte hervat, klein vreugdes herontdek. Die las van skuld en skaamte het geleidelik verminder, vervang deur 'n veerkragtige vasberadenheid om elke uitdaging as 'n gesin die hoof te bied. Tannie Susan, wat baat gevind het by die deurlopende behandeling en rustige omgewing, het haar krag herwin. Haar wysheid en stories het 'n bron van troos geword, nie net vir Irene nie, maar vir almal in die huis, insluitend Gabriel in sy helderder oomblikke. En Irene. Irene het 'n doel gevind wat sy nooit vir haarself gedink het moontlik was nie. Geïnspireer deur haar ervaring met Gabriel, het sy 'n tegniese kursus in verpleegkunde begin, met planne om in geestesgesondheid te spesialiseer.
Op Saterdagoggende het sy vrywilligerswerk gedoen by 'n projek wat deur Terpaal geskep is, wat musiek en kunsterapie na openbare psigiatriese instansies geneem het. Dit was tydens een van hierdie vrywilligeroggende dat Irene vir Janine ontmoet het, 'n toegewyde maatskaplike werker wat 'n ondersteuningsgroep vir gesinne wat met ernstige geestesversteurings te doen het, gekoördineer het. Elke gesin wat 'n lewensvatbare pad vind, word 'n baken vir ander wat nog in die donker verlore is, het Janine opgemerk terwyl hulle gekyk het hoe pasiënte aan 'n skilderaktiwiteit deelneem. Die probleem is dat die meeste in isolasie lê sonder om te weet dat daar alternatiewe is. Daardie woorde het 'n saadjie in Irene se gedagtes geplant. Daardie aand tydens aandete in die Herehuis, het sy 'n idee gedeel wat sy stilweg gekweek het. Wat as ons die hulpbronne en ervaring wat ons hier het, gebruik om ander gesinne in soortgelyke situasies te help? August het sy voorkop gefrons, nuuskierig. Hoe presies? Ek het gedink aan die stigting van 'n stigting, 'n sentrum wat inligting, hulpbronne, ondersteuningsgroepe, regsadvies bied. 'n Plek wat as 'n brug kan dien tussen desperate gesinne en toepaslike behandelings, soos Terpaal se program. 'n Brug, het Mariana gemompel, met 'n glinster in haar oog. Soos jy vir ons was. Die idee het in die volgende weke vorm aangeneem. August, met sy besigheidskundigheid, het 'n volhoubare finansiële plan gestruktureer. Mariana, wat kontakte uit haar tyd as korporatiewe prokureur heraktiveer het, het die regsaspekte hanteer. Terpaal het tegniese leiding en verbinding met die akademiese en hospitaalnetwerk aangebied. Die Brugstigting, soos dit genoem is, het beskeie begin in 'n kamer wat deur die Charlotte Macheke Hospitaal verskaf is. Aanvanklik het dit slegs weeklikse byeenkomste vir gesinne en die verspreiding van inligtingsmateriaal aangebied. Maar die vraag het gou alle verwagtinge oortref. Ons het 'n groter ruimte nodig, het Irene 3 maande na die aanvang van die aktiwiteite gekonstateer. En meer vrywilligers. Dit was August wat die oplossing voorgestel het. Ons het daardie eiendom in Hougton, my ouers se ou huis. Dit staan al jare leeg. Met 'n paar opknappings kan dit perfek dien. Die ou herrehuis in Hougton, kleiner as die in Sandton, maar steeds ruim en goed geleë, het die amptelike sentrum van die Brugstigting geword. Groot sale is omskep in vergaderlokale, spreekkamers vir vrywillige berading, ruimtes vir terapeutiese werkswinkels. Die tuin, herleef, het 'n rustige toevlugsoord vir pasiënte en gesinne geword. Irene, aanvanklik huiwerig om 'n leierskapsposisie te aanvaar, het uiteindelik die operasionele koördinering van die stigting oorgeneem en die kennis wat sy in haar tegniese kursus en daaglikse ervaring met Gabriel opgedoen het, in die praktyk toegepas. Ek het nooit gedink daardie verskriklike ontdekking in die solder sou my hierna toe lei nie, het sy aan Tannie Susan gesê, terwyl hulle saam die bedrywighede by die sentrum op 'n besonder besige Saterdag dopgehou het. Die lewe het daardie ironie, my kind, het die ou dame met die wysheid van jare geantwoord. Soms kom die grootste geskenke in die skrikwekkendste papier toegedraai. Gabriel, wat die stigting selde besoek het weens sy sensitiwiteit vir baie stimulerende omgewings, het daardie dag 'n spesiale verskyning gemaak. Dit was 'n belangrike geleentheid, die bekendstelling van 'n gidsboek vir gesinne, saamgestel deur Mariana uit ervarings wat in die ondersteuningsgroepe ingesamel is. Met die hulp van oorfone wat oormatige geraas geblokkeer het, een van die vele aanpassings wat nou deel van sy lewe was, kon Gabriel gedurende die hele seremonie bly. Terwyl hy tussen sy ouers gesit het en af en toe 'n klein perkussie-instrument gespeel het wat hy altyd as 'n sensoriese anker gedra het, het hy gelyktydig teenwoordig en afwesig gelyk, verbind en in sy eie wêreld. Op 'n stadium toe Irene na die klein verhoog opgaan om oor die werk van die stigting te praat, het haar oë Gabriel se in die gehoor ontmoet. Hy het nie geglimlag nie, glimlagte was steeds skaars, maar hy het 'n klein beweging met die instrument gemaak, 'n ritme wat sy onmiddellik herken het as die inleiding van Halala Afrika, die eerste liedjie wat hulle gedeel het. Daardie klein gebaar, onmerkbaar vir die meeste aanwesiges, het 'n hele verhaal van pyn, hoop, verbinding en herbegin bevat. Dit was die stille bevestiging dat, ten spyte van al die uitdagings wat nog bestaan het, die gekose pad die regte een was. Aan die einde van haar toespraak het Irene iets bygevoeg wat nie beplan was nie. Daar is 'n liedjie wat sê, jy het liefde nodig om te kan pols, jy het vrede nodig om te kan glimlag, jy het reën nodig om te kan blom. Ek glo ook jy het moed nodig om die donker te konfronteer, deernis om verby die uiterlike te sien, en gemeenskap om desperaatheid in hoop te omskep. Hierdie stigting is uit hierdie 3 elemente gebore, en ek hoop dit sal hulle vir baie jare aanhou kweek.
Daardie aand, na 'n emosioneel intense dag, het Gabriel een van sy seldsame oomblikke van diep verbinding gehad. Tydens aandete het hy direk na Irene gekyk en met 'n duidelike stem gevra: "Hoekom het jy gebly? Daardie dag jy kon weggegaan het." Die vraag het almal onkant gevang. Dit was die langste en mees komplekse sin wat hy in maande gevorm het, en dit het 'n bewustheid van die situasie getoon wat baie geglo het buite sy huidige vermoë was. Irene het versigtig gedink voordat sy geantwoord het, wetende dat eerlikheid noodsaaklik was. "Ek het gebly omdat ek verbygesien het wat dit gelyk het. Ek het ouers gesien wat desperaat liefgehad het, selfs toe hulle nie geweet het hoe om te help nie. Ek het 'n jong man gesien wat verlore was in sy eie gedagtes, wat begrip nodig gehad het, nie oordeel nie. En miskien het ek ook in jou 'n bietjie van my oom Stefan gesien, wat nooit die kans gekry het wat jy nou kry nie." Gabriel het stadig geknik, asof hy elke woord verwerk. Toe het hy sy aandag na sy bord teruggekeer, die venster van verbinding tydelik gesluit. Maar iets het verander, 'n saadjie van begrip is geplant, 'n klein tree op die lang reis van herverbinding met die wêreld en met homself. Later alleen in haar kamer het Irene oor Gabriel se vraag nagedink. Die ware antwoord was miskien meer kompleks as wat sy erken het. Sy het ook vir haarself gebly, want om daardie onmoontlike situasie die hoof te bied, het haar verander, haar doel gegee, haar toegelaat om te groei buite die perke wat sy geglo het sy gehad het. 'n Teksboodskap het haar gedagtes onderbreek. Dit was van De Paul, resultate van Gabriel se nuutste toetse het aangekom. Positiewe reaksie op die nuwe protokol. Klein maar beduidende verbeterings in neuronale konnektiwiteit. Ons is steeds op die regte pad. Dankie vir jou rol in dit alles. 2 jaar het verloop sedert die ontdekking in die solder. Die lewe het nuwe ritmes, nuwe patrone, nuwe moontlikhede gevestig. Die Brugstigting het bo die mees optimistiese verwagtinge gefloreer. Wat begin het as 'n klein projek gebore uit die persoonlike ervaring van die De Villiers-egpaar en Irene, het 'n maatstaf geword in die ondersteuning van gesinne wat met ernstige geestesversteurings te doen het. Vennootskappe met universiteite, hospitale en selfs regeringsinstansies het sy reikwyte buite Johannesburg uitgebrei, met kernpunte wat in ander stede begin ontstaan het. Irene, nou 'n gekwalifiseerde tegniese verpleegster en besig met 'n graad in verpleegkunde met spesialisering in geestesgesondheid, het haar tyd verdeel tussen haar studies, die koördinering van die stigting en die versorging van Tannie Susan, wie se gesondheid gestabiliseer het danksy deurlopende behandeling. Gabriel op 19 het geleef wat Der Paul het dinamiese ewewig genoem het, nie 'n volledige genesing, wat miskien nooit sou kom nie, maar 'n aanpassing wat oomblikke van verbinding, doel en selfs vreugde toegelaat het, afgewissel met periodes van uitdaging wat nou met gereedskap en toepaslike ondersteuning bestuur is. Musiekterapie het sy hoofanker gebly. Mettertyd en baie geduld het Gabriel weer die gitaar opgeneem en sy tegniek by sy nuwe beperkings aangepas. Hy het nie met die vaardigheid van voorheen gespeel nie, maar het sy eie styl gevind, minimalisties, soms dissonant, diep ekspressief. Op 'n sonnige Saterdagoggend het die Herehuis in Sandton voorberei vir 'n spesiale geleentheid. Die Brugstigting het 'n ander soort byeenkoms georganiseer, nie gefokus op kliniese besprekings of ondersteuningsgroepe nie, maar 'n kulturele viering, middag van musiek en kuns aangebied deur pasiënte en gesinne. "Is jy seker jy wil dit doen?" het August saggies vir sy seun gevra, terwyl hy hom help om die gitaar op die stoep te stem. "Niemand sal verwag dat jy optree as jy nie gemaklik voel nie." Gabriel, met langer hare nou en 'n gesig wat 'n deel van sy verlore lewenskragtigheid herwin het die vraag oorweeg met die erns wat sy interaksies gekenmerk het. "Ek wil probeer," het hy eenvoudig geantwoord. De Paul sê beheerde uitdagings is belangrik. August het geknik en sy emosie bedwing. Hierdie klein demonstrasies van vasberadenheid, so skaars in die donkerste oomblikke van die siekte, was nou skatte wat hy versigtig in sy geheue versamel het. In die kombuis het Mariana en Irene peselhappies vir die gaste voorberei, terwyl Tannie Susan toesig gehou het oor die maak van fitge, haar spesiale resep het legendaries geword by die stigting se geleenthede. Gabriel lyk senuweeagtig, het Mariana opgemerk en by die kombuisvenster uitgekyk. "Miskien moet ons voorstel dat hy hierdie keer net kyk." "Laat hom probeer," het Irene geantwoord en die soutigheidjies fyn op 'n skinkbord gerangskik. "Julle sê altyd dat hy voor die siekte daarvan gehou het om vir gehore te speel. Miskien is daardie deel van hom nog daar en wag vir 'n kans." Die tuin van die Herehuis is omskep in 'n klein natuurlike amfitheater.
Stoele wat in 'n halfsirkel gerangskik was, het na 'n ruimte onder 'n groot boom gekyk, versier met liggies en musiekinstrumente. Stadig maar seker het die gaste begin opdaag, gesinne verbonde aan die stigting, vrywillige professionele persone, 'n paar joernaliste wat belang gestel het in die werk wat ontwikkel is. Paul het aangekom vergesel deur Rina, die verpleegster wat nou die opleiding van nuwe professionele persone in die hospitaal se program gekoördineer het. Hy het bemoedigende nuus gebring. Die Ministerie van Gesondheid het die uitbreiding van die program na 5 nuwe sentrums in die land goedgekeur, het hy aangekondig, terwyl hy 'n glas sap aanvaar het wat deur Irene aangebied is. Hulle sal ons protokol as basis gebruik. Dis 'n geweldige oorwinning vir die benadering wat ons voorstaan. Die middag het gevorder met verskeie aanbiedings, 'n koor gevorm deur familielede van pasiënte, 'n perkussiegroep van die stigting se dagsentrum, voorlesings van gedigte wat tydens terapeutiese werkswinkels geskryf is. Die atmosfeer was een van ingehoue viering, respekvol teenoor individuele beperkings, maar ook bevestigend van die moontlikhede. Toe die oomblik vir Gabriel se optrede aanbreek, het 'n verwagtende stilte oor die tuin neergedaal. Baie van die aanwesiges het sy storie geken, nie die mees delikate besonderhede wat die gesin privaat gehou het nie, maar genoeg om die omvang van die oomblik te verstaan. Gabriel het op die voorbereide stoeltjie onder die boom gaan sit, sy spesiale oorfone wat oormatige klanke gefiltreer het, aangepas en na die klein gehoor gekyk. Sy blik, voorheen so leeg, het nou 'n kompleksiteit van emosies geopenbaar, senuweeagtigheid, vasberadenheid en tikkie vrees. Irene, wat in die voorste ry langs Tannie Susan gesit het, het hom 'n bemoedigende glimlag gegee. Mariana en August, 'n paar sitplekke verder, het mekaar se hande styf vasgehou en hulself voorberei vir enige uitkoms, 'n triomf, mislukking of iets tussenin. Met effens bewende vingers het Gabriel die kitaar begin tokkel. Die eerste akkoorde was huiwerig, onakkuraat. Daar was 'n gespanne oomblik toe dit gelyk het, asof hy dalk sou tou opgooi, oorweldig deur die aandag en verwagting. Dit was toe dat Irene iets onverwags gedoen het. Sy het saggies begin sing, net hard genoeg vir Gabriel om te hoor, die melodie van Halala Afrika, daardie eerste musikale verbinding wat hulle jare gelede gedeel het. Die effek was byna onmiddellik. Gabriel se vingers het die ritme gevind, haar begelei, selfvertroue gekry met elke maat. Geleidelik het sy stem by Irene se aangesluit, jees ongewoond, maar vreemd aangrypend in sy broosheid. Hy het nie al die woorde gesing nie, net fragmente wat uit sy musikale geheue na vore gekom het, wat beter bewaar was as ander forme van herinnering. Toe die liedjie eindig, was daar 'n oomblik van eerbiedige stilte, gevolg deur warm, maar ingehoue applous, respekvol teenoor Gabriel se akoestiese sensitiwiteit. Hy het nie openlik geglimlag nie, sy glimlagte was steeds skaars en subtiel, maar daar was 'n glinster in sy oë wat meer gekommunikeer het as wat enige gesigsuitdrukking kon. Bemoedig deur die sukses, het Gabriel almal verras deur sonder waarskuwing 'n ander liedjie te begin. Dit was 'n oorspronklike komposisie, iets wat niemand geweet het hy tydens sy musiekterapiesessies geskep het nie. 'n Eenvoudige, herhalende, hipnotiese stuk, soos 'n venster na die innerlike ervaring van sy gedagtes. Toe hy uiteindelik klaarmaak en opstaan om na sy plek terug te keer, het Paul staande toegejuig, gevolg deur almal teenwoordig. Hulle het nie net die musikale optrede toegejuig nie, wat in tegniese terme onvolmaak was, maar die buitengewone reis wat dit verteenwoordig het, van die donker solder tot die lig van die tuin, van isolasie tot herverbinding. Hoe gedeeltelik en broos dit ook al nog was. Later, toe die meeste van die gaste reeds vertrek het, het 'n klein groepie op die stoep gebly, Irene, Tannie Susan, die De Villiers egpaar, Paul en Gabriel, wat moeg maar vreemd tevrede gelyk het, soos hy homself selde toegelaat het om te wys. Daar is iets wat ek wou vra, het Mariana gesê en 'n gemaklike stilte wat ingetree het, verbreek. Irene, wat het jy regtig daardie eerste dag gedink toe jy die solderdeur oopgemaak en Gabriel gesien het? Die direkte vraag het Irene onkant gevang. Verwysings na daardie aanvanklike oomblik was skaars, asof almal verkies het om te fokus op die pad wat sedertdien geloop is. Eerlik. Ek het verskrikking gevoel, het sy geantwoord en die volle waarheid gekies. Nie oor wat ek gesien het nie, maar oor wat ek my voorgestel het. My gedagtes het verskriklike stories geskep, ontvoering, mishandeling, sulke dinge. Gabriel, wat ver van die gesprek gelyk het, gefokus op 'n voël wat op die stoepreling geland het verrassend ingegryp. Ek was ook bang, het hy gesê, sy stem duidelik in een van daardie seldsame oomblikke van diep verbinding. Nie vir julle nie. Vir my gedagtes. Vir die stemme.
Dit was die eerste keer dat Gabriël so direk oor sy innerlike ervaring van daardie tyd gepraat het. Almal was vir 'n oomblik sprakeloos en het die gewig van die onthulling gerespekteer. My seun, het August huiwerig begin, blameer jy ons vir wat ons gedoen het? Gabriël het stadig na sy pa gedraai, sy oë het syne ontmoet met 'n helderheid wat nie altyd teenwoordig was nie. Julle het gedoen wat julle kon, het hy geantwoord, elke woord versigtig gekies. Soos ek. Soos ons almal. Die eenvoud en diepte van daardie vrywaring het trane in Mariana en August se oë gebring. Dit was 'n vergifnis wat hulle miskien nie ten volle verdien het nie, maar wat hulle as 'n kosbare geskenk aanvaar het. Die stelsel het julle in die steek gelaat lank voordat julle Gabriël in die steek gelaat het Paul saggies bygevoeg. Dis hoekom die werk wat ons by die stigting doen so belangrik is. Sodat ander gesinne nie tot op daardie punt van desperaatheid kom nie. Irene het die interaksie met 'n mengsel van emosies dopgehou. Sy het 'n lang pad gestap sedert daardie eerste verskriklike ontdekking van 'n skoonmaker wat net bekommerd was oor haar ma se onderhoud tot die koördineerder van 'n stigting, 'n verpleegstudent, 'n integrale deel van 'n verhaal van transformasie en genesing. Weet jy wat ek nog daardie dag gedink het sy gesê en Mariana se oorspronklike vraag hervat. Na die aanvanklike skok, terwyl ek na Gabriël gekyk het ek gedink, hier is iets meer. Ek het nie geweet wat nie, maar ek het gevoel die storie is meer kompleks as wat dit met die eerste oogopslag gelyk het. En jy was reg, het Tannie Susan opgemerk, wat tot dusver net geluister het. Daar is gewoonlik iets meer in situasies wat eenvoudig lyk om te oordeel. Dit verg moed om na daardie iets meer te soek, om nie tevrede te wees met die eerste indruk nie. Terwyl die nag oor die tuin geval en die eerste sterre die Johannesburgse hemel begin stippel het die gesprek rustig gevloei, afgewissel met oomblikke van gemaklike stilte. Gabriël het uiteindelik na sy kamer teruggetrek en die roetine gevolg wat gehelp het om sy stabiliteit te handhaaf, maar nie voordat hy Irene se arm kortliks aangeraak het in 'n seldsame gebaar van fisiese toegeneentheid nie. Dankie, het hy byna onhoorbaar gemompel. Dat jy na die iets meer gesoek het. Daardie eenvoudige woorde het die hele reis in hulself opgesluit, van vrees tot begrip, van oordeel tot deernis, van isolasie tot gemeenskap. Maande later, tydens 'n seremonie in die auditorium van die Wits Mediese Fakulteit, sou die Brug Stichting 'n toekenning ontvang ter erkenning van sy innoverende werk in die ondersteuning van gesinne wat met ernstige geestesversteurings te doen het. Op die verhoog, wat die organisasie verteenwoordig, sou Irene, Mariana en, tot die verbasing en ontroering van baie, Gabriël wees, nie as 'n suksesverhaal in nie, maar as 'n integrale deel van die storie, 'n protagonis van sy eie herstelnarratief. Die berig wat die geleentheid gedek het 'n besonder aangrypende oomblik uitgelig, Gabriël, alhoewel sigbaar senuweeagtig oor die blootstelling, wat 'n paar woorde by die mikrofoon aangebied het. Daar is baie soorte tronke, het hy met 'n duidelike dog huiwerige stem gesê. Sommige het fisiese mure. Ander bestaan net in ons gedagtes. Van sommige ontsnap ons nooit heeltemal nie. Maar almal kan minder eensaam word wanneer ons mense vind wat bereid is om saam met ons daarin te gaan, al is dit net vir 'n paar oomblikke. Die joernalis wat hierdie woorde gerapporteer het nie die volle konteks daarachter geken nie, die storie van die solder, die bande, die desperaatheid van 'n gesin wat deur die stelsel in die steek gelaat is. Sy hoef nie te geweet het nie. Die boodskap het die spesifieke omstandighede oortref en 'n universele waarheid oor deernis, verbinding en die kompleksiteit van die menslike ervaring aangeraak. In die gehoor van daardie geleentheid het Tannie Susan, nou met 'n kierie, maar met oë so lewendig soos altyd, haar dogter se hand met trots vasgehou. Langs haar het Paul met professionele tevredenheid die resultaat van jare se harde werk dopgehou, nie net met Gabriël nie, maar met die hele stelsel wat geleidelik besig was om te transformeer. En iewers in die heelal het die gees van oom Stefan miskien uiteindelik vrede gevind, siende dat sy verhaal van lyding op een of ander manier bygedra het om die traject van ander lewens te verander. Wat Irene betref, terwyl sy tussen haar biologiese familie en haar gekose familie gesit het sy 'n voluit gevoel wat sy nooit gedink het moontlik was nie. Haar lewe het op onverwagte maniere uitgebrei vanaf daardie oomblik van verskrikking in die solder. Sy het geleer dat die diepste waarhede selde met die eerste oogopslag duidelik is, dat vinnige oordeel dikwels die kompleksiteit van menslike situasies verdoesel, en dat die moedigste daad soms nie is om aan te gee of te veroordeel nie, maar om te probeer verstaan. Gabriël sou vir die res van sy lewe uitdagings in die gesig staar. Weerstandbiedende skizofrenie het nie magies verdwyn nie, en nie alle dae was vol helderheid en verbinding nie.
Daar sou terugvalle wees, oomblikke van donkerte, gevegte wat onmoontlik sou lyk om te wen. Maar hy sou hierdie oomblikke nooit weer in die absolute eensaamheid van 'n donker skouder in die gesig staar nie, vasgevang deur beide fisiese bande en die sosiale isolasie wat stigma oplê. En vir Irene was dit miskien die grootste oorwinning van almal, nie 'n wonderbaarlike genesing nie, maar die transformasie van 'n eensame tronk na 'n gedeelde reis, van 'n verwoestende waarheid na 'n geleentheid vir groei en verbinding. Op 'n rustige aand, maande na die prysuitdeling, het Irene Gabriel in die tuin van die Herehuis aangetref, besig om na die sterre te kyk terwyl hy saggies sy kitaar tokkel. Sy het stil langs hom gaan sit en die ruimte gerespekteer wat hy steeds dikwels nodig gehad het. Na 'n paar minute van kontemplatiewe musiek het Gabriel gepraat, sonder om sy oë van die hemel af te haal. Soms, as ek speel, raak die stemme stil. Asof hulle ook luister. Dit was een van die seldsame geleenthede waar hy direk gepraat het oor die auditiewe hallusinasies wat hom steeds vergesel het, alhoewel met minder intensiteit, danksy die behandeling. Dis goed dat jy daardie pouse gevind het Irene geantwoord en die gewig van die vertroue verstaan. Gabriel het geknik en aangehou om die instrument te tokkel. Almal het pauses nodig. Het jy ook joune gevind? Die vraag het Irene verras met sy insig. Gabriel, in sy helder oomblikke, het 'n verrassende begrip van die mense om hom getoon. Ek het sy bevestig en saggies geglimlag. Eintlik het ek meer as 'n pouse gevind. Ek het 'n pad gevind. Die note van die kitaar het in die naglig gedryf en 'n geïmproviseerde melodie geskep wat gelyk het asof dit die hele reis vasgevang het, die skaduwees en die lig, die desperaatheid en die hoop, die gevangenskap en die vryheid. Dit was nie 'n perfekte melodie nie, ook nie heeltemal harmonies nie. Dit het dissonansies, abrupte pauses, oomblikke van byna chaos gehad. Maar dit het ook skoonheid, egtheid en bovenal kontinuïteit gehad, soos die lewe wat nou voor hulle ontvou het, onvolmaak, maar waardevol, uitdagend, maar ryk aan betekenis. En so, onder dieselfde sterre wat soveel oomblikke van hul gedeelde geskiedenis aanskou het, 'n skoonmaker wat soveel meer geword het en 'n jong man wat geleidelik sy menslikheid bo die diagnose herwin het. Elkeen hul eie vorm van vrede gevind, nie absoluut of permanent nie, maar werklik, teenwoordig en bovenal moontlik. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Irene en Gabriel het julle harte geraak. Om meer verhale te volg wat die kompleksiteite van die menslike siel verken, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe emosionele stories. Vind dit deur op die skakel aan u linkerkant te klik. As hierdie reis van deernis en transformasie by u aanklank gevind het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en hierdie video 'n like te gee nie. Elke dag bring ons oorspronklike stories wat ons nooi om verby die uiterlike te kyk en die menslikheid in onverwagte situasies te vind. Deel u indrukke in die kommentaar hieronder. U siening oor hierdie narratief kan aspekte belig wat ander nie raak gesien het nie. Tot ons volgende ontmoeting, waar nuwe stories wag om emosies en diep refleksies te ontwaak.